Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om na ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Die Afrikaanse filmbedryf 20 jaar terug was nie die reus wat ons vandag ken nie. Die bedryf het 'n laagtepunt bereik na die suksesse van die 1970s en 80s en baie was van die opinie dat daar nie meer 'n mark vir die Afrikaanse films was nie. Maar in 2010s het die bedryf floreer met titels soos Liefling en Semi-Soet wat groot sukses by die loket behaal het. Dit is toe dat Kobus van den Berg op daardie stadium nog in die toerisme sektor en 'n baie suksesvolle entrepreneur besluit het om sy passie vir films te volg en saam met sy hedendaagse vernoot Tim Tron wil eerste film te maak, naamlik Klein Karoo. Ek gesels met Kobus oor hoe hy van die koöperatiewe wêreld na die filmbedryf gespring het, die ongewone manier hoe hy kennis opgedoen het oor die bedryf en die rolprente wat hy tot dusver vervaardig het. Lekker leer en lekker luister. Kobus, baie dankie vir jou tyd. Dis net 'n plesier, Jacques. Sê gou, ek weet jy sit nou daar in Dimmerwil, hoe lyk jy weer daaronder? Nee, dit is open skies, maar dit het maar 'n koelige windjie wat ewe skielik na die Paasnaweek verander weer mos altyd so geen uitsondering hierdie jaar. Ek wou sê is die amptelike oorskakeling is rooiwyntyd, né? Of rooiwyn drinktyd. Dis absoluut so, ja. Hoorie maar, kom ons begin by die begin. Jy weet, waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het? Ag, Jacques, ek het moet dit nie teen my hou nie, maar ek sit tong in die kies, maar ek het van 'n Bouwpark groot geword. Maar ek het welkom groot geword, so ek mag nie judge nie. Ek is in Bed in Kestel in die Vrystaat gebore, maar ek het my pa het die plaas verloor toe ek 4 jaar oud was en toe ons of 3 jaar oud was, toe is ons van 'n Bouwpark toe moes hy op die by die fabrieke daar gaan werk, op die ijskool gaan werk. Ja, en, dis 'n staalwêreld. Ja, so ek is dankbaar oor daai deel van my lewe, want ek dink dit het my perspektief gegee wat ek weet baie Kaapenaars nie het nie. Wat is daai, as jy nou terugkyk daarso, was dit ek aanvaar die groot uitdaging of die pyn seker vir jou pa was om van 'n plaas af te trek. Jy weet, daar is natuurlik finansiële aspekte ook, nee, maar net om van die plaas af te trek. Ja, weet jy, ek dink my pa het vir 25 jaar homself getree en hy is op 'n baie jong ouderdom, hy was so oud soos wat ek nou is toe hy oorlede is. Ek dink hy het ek kon sien hoe daai man wat nou skofte moet werk, weet wat 'n boer, ek bedoel hy was 'n gebore boer, kon ek sien hoe hy wegkwyn. Ja. Ja, so ek dink mense gaan dit nie vir enige iemand nie, maar hy het gedoen wat hy moes doen, wat 'n pa doen vir sy kinders. Hy het altyd gesê en jy weet aan hindsight en dink ek, ag, as hy maar geweet het, maar hy het altyd sy hande so uitgesteek en sê sien jy hierdie 2 hande, ek sal hulle opwerk vir julle. Yes. Weet en dit was altyd special en ek het geweet, jy weet hy sou nie teruggaan met tricks van kom ons laat hierdie plaas werk nie, want dit gee nie inkomste nie, so en dit is nie 'n opsie nie. Ja, sure. Ja, dit is baie goeie pa, né? Is 'n goeie pa. So wat het toe nou daar van 'n byl gebeur daai tyd? So jy daar rondgery in die strate, né? Die goeie ou dae. En leer beklei of wat? As jy nou vandag en weet ek nou Defense het nou die dag 'n liedjie geskryf oor vuil van 'n byl. Ja, waar hulle die honde byt, is dit nie? maar weet jy daai jare, ek bedoel ijskool het toe die dorp eintlik maar besit, kan jy nou maar sê, want hulle het baie huise gebou vir al hulle werkers en die middelmannetjies en die parke was in stand gehou to the T. Jy weet, ek onthou, ek het weet toe ek nou al jonger was en ek al uit skool uit en ek het teruggekom want ek het daar weet na varsiteit het ek weer daar gebly en ek onthou die landskapargitek wat in beheer was van die dorp, sy was passievol oor die middelmannetjies en daai goeders om met manicure te laat vertoon. En dit is hoe dit was. Jy weet, daai dorp was 'n fabrieksdorp, maar dit was 'n netjiese, mooi, veilige dorp. Dit was
Ja, so dit was happy memories en ja, natuurlik was daar mense van oor, daar was van 'n Bylpark het min van 'n Bylpark is gehad. Hulle was almal inkommers. Jy weet wat van oral af maar gekom het om hulle heil te kom soek. So het allerlei 'n tipe mense daar gekry en ek is dankbaar daarvoor. Jy weet want ek weet ek sal maklik 'n mens kan of graceful wees, maar hy pas in daai tipe van milieu in. Dis wat sy agtergrond is en daarvoor moet jy genade hê of hom kan akkommodeer. En ek voel ek het dit van 'n Byl geleer en ek sou dit dalk nie in die Kaap geleer het. Ek sê daar's 'n interessante een ou eendag vir my die storie vertel van die ou Transvaal, nê. Toe praat ons gesels toe oor die Vrystaaters Transvaalers wat mense is, weet en toe word dit nou vergelyk met die Weskaap, maar hier's toe nie so seer die mense nie, maar hier was sy punt. Toe sê hy in die Kaap het jy opsies om jouself mee besig te hou. Jy die berge, jy die see, jy die Weskus, jy you name it. Hy sê hierbo is die Boggerel. Jy het mense nodig. Jy weet, jy het mense nodig en ek wil daai was vir my nogal baie akkuraat. Jy weet, so dis mense hierbo. Jy is op mense aangewese, so ek dink vir daai rede ontwikkel jou mense people skills, as die Afrikaans vir dit. Ontwikkel ontsettend goed. Jy weet, want jy leef om met allerlei tipe mense van verskillende agtergronde verhoudings te bou en hulle te ontmoet op die plek waar hulle is. Ja, en natuurlik ek vermoed julle dieselfde probleem of dalk nie, jy weet, daar waar ek het nou Riebeekstad groot geword, daar moet jy nou ook deel van die kommunikasieproses was met jou vuiste, nee, so daar was weer en ander kommunikasie vermoëns ontwikkel. Jy weet, en jy is mos maar maklik beïnvloedbaar op sekere ouderdom. Jy het gedink dis hoe dit werk. Natuurlik, dis hoe jy eers as jou ouers daarvan uitvind, jy weet wat jy deelgeneem het om Saterdagoggend in die parkie te gaan kyk wat se Portugese is daar. Jy weet dat jy kan bykom. Dis eers as jou ouers daarvan hoor dat jy in groot moeilikheid is van nee, dis nie wie ons is nie, dis nie wat ons doen nie. Ons dag is normaal. Dis snaaks en jy praat nou van die Portugese, jy weet welkom. En ek bedoel vandag nog, ek sê altyd dit is interessant. Ons gaan oor entrepreneurskap gesels, maar ek onthou daai jare en ek bedoel die Portugese nou nog gaan welkom is in die Grieke en Bloem, jy weet, en die Porras, hulle is super suksesvol entrepreneurs, weet maar daai tyd, ek spot altyd dan sê, ons het vir Manny jammer gekry daar in sy kafeekie, jy weet, arme ding, hy is te dom om universiteit toe gaan, meanwhile het Manny 100 miljoen rand cash daar onder sy matras. Jy weet, so ons was absoluut naïef van wat hier aan die gebeur is, om met die ou die til slaan, dink jy, ag shame, jy weet, meanwhile back at the ranch, jy weet. Absoluut, Manny bly bo kan die kafee in 'n klein woonstelletjie, splash nie. Jy weet, hy spaar geld, nee, absoluut. Dit is en ja, ek weet my pa hy was 'n besonderse mens in die sin dat hy weet ons het later op 'n klein hoewe buite van 'n Bylpark gebly en hy het as daar iemand stop dan word sy kar se boot vol allerlei tomaties en perskes en wat ook al en vye wat ook al in seisoen groei gelaai of jy dit nou wil hê of nie eie. Kobus gaan laai gou vir die oom 'n stukkie eie daar sy kar se boot. Jy weet en maar wat ek my wil uitkom die Portugese toe ons nog in die dorp gebly het, die Portugees 3-star cafe wat ons altyd weet ons net so om die hoek van ons huis af. So ons het 'n besonderse verhouding met hulle gehad. My ma kon natuurlik glad nie Engels praat en my pa ook nie. Maar jy weet sy sê you have a nice day, eh? Maar jy weet daai so besonderse verhouding ontwikkel tussen ons en die Portugese. Ek weet my pa het hulle karre in stand gehou. Weet as ek sien dan staan die Portugese bakkie in ons oprit dan met my pa goue remskoene vervang of wat ook al. En dit was wonderlike dae, jy weet, en daai tipe goed onthou jy vir altyd. Ja. So waar het jy toe nou met gematrikuleer daar en toe waar gaan swat jy? Man, eintlik gaan die storie voor dit, weet ek wou maar altyd weet ek wou graag een ding doen, ek wou films maak of films speel of iets met films doen, my kennis was eintlik gebrekkig en toe ek dan sê nee, maar ek wil
weet gaan drama studeer. Toe sê my pa, nee my kind, nee, ons soek vir jou iets ordentliks om te doen. Dis nie stokperdjie tyd nie. Jy gaan 'n dokter word. Natuurlik. Want hy wou altyd 'n dokter word. Jy weet, hy het so half maar 'n bietjie daai droom, maar hy het nie die kans gehad nie. In sy 7 was het sy pa gesê, nee, maar jy staan eers in die klas. Jy kan ons nou lees en skryf, kom, jy moet kom help op die klas, jy weet. So dit is sy lot. Hulle was 7 kinders en in elk geval en hy weet en okay, nee goed, ek sal 'n dokter word en alles. Wat weet jy as jy 18 of 17 is? En ek onthou daai eerste matriekvakansie wat ons sou 'n hele klomp seuns gewees het wat met vakansie gaan, op die einde is dit net ek en een vriend van my en ons gaan badplaas toe. En daar by badplaas val iemand sy knieskyf oop by die swembad. En my vriend sê nog gee pad, laat hierdie ou kyk, hy gaan 'n dokter word. En dis toe nou 'n verskriklike grap, maar ek kyk daai knieskyf so en ek weet daar is nie 'n manier. Maar ek 'n dokter gaan jy in bloed en snaakse dinge gaan nie werk nie. En ek weet my vriend Tony wat saam met my was, ek weet hy gaan 'n CA word en ek sê vir hom, luister die Tony, wat se vakke moet jy nodig hê om 'n CA? En hy sê nee, ek sê ek het dit ook, so ek kan dit. En net daar gaan huis toe, aan die telefoon op die af en sê hoorie verander, ek gaan nie 'n dokter kan word nie. En ja, ek het toe by Potchefstroom Universiteit 'n BCom B.Wek-graad gaan doen, artikels gedoen by KPMG. So ek het daai hele route gegaan. Het jy ek wil sê aanklank, het jy dit geniet? Ek het dit geniet. Ek in dieselfde Tony het toe sommer dadelik 'n besigheid begin want ons swat dan om besigheidsmense te word. So ons het ou karre en ek is 'n redelike petrolkop. So ons het ou karre gekoop, vir dit 'n facelift gegee, mooi gemaak en verkoop ons weer. So ons was te jonk in daai stadium kon jy mag nie 'n bankrekening oopgemaak het nie. Ernstig? Jy kon 'n spaarrekening maar weet so ek moet letterlik met my aktetas met cash klas toe gaan want daarna weet ek gaan ek veiling toe. My magtig. So dit is hoe ons dit gedoen het. Maar ek bedoel julle was eksepsioneel. Dit was nie mainstream om die meeste ouens sy CA gaan swat, weet hy gaan vir 'n corporate werk of entrepreneurskap was nie alive and well in die ou regime wil ek sê nie. Dit is baie waar, jy weet, en ek weet nie waar dit vandaan kom en my pa was nie 'n entrepreneur nie, hy was 'n boer en al daai goed is, maar ek onthou in graad 2 het ek een keer weet toe ek in graad 2 was, nou dis seker 1973 daar rond, het jy sulke suigstokkies roomhuise gekry, maar dit lyk soos 'n verkyker en dan in elkeen van die dipkante onder was 'n stokkie. Ja. Hulle het dit double bomber of iets genoem. Yes. So hy lyk soos 'n verkyker, hy's dunne in die middel. Dan het hy nou maar 3 sent gekos en dan koop jy hom, dan breek jy hom in 2, dan verkoop jy elke kant vir 2 sent. Dan maak jy net wins. Yes. Maar aan die ander word maak 30% wins en jy kan in 'n pouse kan jy dit so 3 keer doen. My magtig. Jy weet voor die patrom is, met ander woorde jy het nou 3 sent gemaak wat in daai tyd 'n gewone ander roomhuis het 3. So dis 'n klein geld waarvan ek praat en dan maar jy's ryk as 'n kind. Jy's ryk kind. Ja, en daai tyd was 'n sent of 1 sent seker nou maar wat R5 vandag is, né? Maar in elk geval en as jy nou oor 2 pauses doen, dan loop jy nou al daar uit met 'n sak vol geld en as jy dit 'n week lank doen en ek agterkom jy dan spaar jy en dan kan jy iets substantial doen daarmee. En ek onthou my pa kom laai my op die een Vrydag by die skool. Ons gaan Kestel toe, ons gaan die naweek by my oupa hulle kuier en ek het hierdie klomp geld wat ek toe nou, ek dink dit was 2 dae se geld en ek hou dit so uit en dis toe nou die meeste wat ek nou nog gemaak het. En hy wil weet okay, waar kry jy die geld en ek vertel vir hom. Ja. En hy gee vir my die pak slaag van my lewe. Nee. Want ek het die ingedoen. Ek het die kinders ingedoen. Om jy wins gemaak, my magtig. Jy kan mos nie daai arme kind nou meer laat betaal as wat jy betaal nie. Dit is interessant. So dit was my mindset. Ja, het goed bedoel. Net hy sê kind moet eerlik wees, ja. Maar toe besef ek hy weet hulle verstaan nie besigheid nie. Ek sê graad 2 en my pa verstaan nie besigheid nie. So ja, en daai het toe werklikheid geword. Toe ek nou weet ek waar sit jy is, toe ek het nooit weer ophou om besigheid te dink. Maar jy het nou interessant in Tony en dieselfde gevoel, maar Tony klink ook soos 'n porra naam. Wat was Tony? Ja, Tony het al 3 maatskappye op verskillende J's op verskillende stock exchanges gelys. So hy is so julle twee was 'n match made in heaven in daai opsig. My kindskant het oorgeneem ongelukkig. Hy het bly fokus
weet ons op 'n stadium met ons saam by die supergroep gewerk en hy was deel van die supergroep se listing op die JSE. Maar ek het so baie by hom geleer want hy het in 'n besigheidshuis groot geword, ek nie, jy weet, so ek het so baie by hom geleer en tot vandag toe nog en hy weet dit ook en as hy ooit hy by in Australië nou maar as hy na luister, dan sal hy weet en ek het dit al vir hom gesê, jy weet, hy is tot 'n groot mate my mentor sonder dat hy dit geweet het. Yes. Ja. Dis fantasties. So jy toe nou, maar die entrepreneurskap ding het nie oorgeneem nie. Jy moet nou klaar swat en dan moet jy nou gaan KPMG moet nou gaan werk. Maar jy moet nou obviously articles doen, né? Ja, ek moet my articles gedoen en maar Sasol was een van ons groot was een van ons groot kliënte by KPMG en uit die aard van die saak het hulle nou kontak gehou van weet wat gaan gebeur. Ek moes toe nou in daai tyd moes ek nou nog of ARMY toe gaan of jy moet SARS toe gaan. Nou die deal met SARS is jy weet jy moet dit dubbel doen as wat jy ARMY sou doen en op daai stadium hoef ons net 1 jaar ARMY te gedoen het. Weer mag kom ons praat. Ja. En toe moet ek nou 2 jaar by SARS wees, maar dis toe nou net mooi in die tyd wat hulle die BTW wet wil ontwikkel. So ek was toe deel van die span wat betrokke geraak om die BTW wet te skryf. My magtig. So dit was natuurlik maar soos om 'n baksteen te vat, jou byna om te draai en sielemoensap daarop uit te draai. Jy weet om elke dag in so 'n wetgewing ding en nou weet vandag as jy vir my 'n kontrak gee, baie keer dan sê, "Wie Kobus, kan jy gou na hierdie kontrak kyk?" Ek sal die tuin gaan omspit. Ek wil net nie na 'n kontrak kyk. Ek weet dit maak jou na soos daai oop nie. Ja, ek wil nie na kontrakte kyk nie. Maar nietemin so ek is toe daai 2 jaar leerskool wat fantasties was. Ek was ook waarnemende ontvanger van inkomste en vereniging in gedurende daai tydperk. So ek het baie geleer en baie goeders, maar ek weet dit was nou maar 'n ding wat soos ek Sasol toe en ek is toe nou natuurlik in finansies in. Ek was by Sasol by een van die filiale was ek die finansiële baas of hoof van finansies. En ek het elke keer as jy daai verhoging kry of daai bevordering dan is daar so swaarigheid wat in my kom. Jy weet van nee, hierdie is alles wat ek nie wou doen nie. Dis alles waarvoor ek nie staan. Hierdie koppe ding wat jou insluk en weet jy wat doen jy om op te maak? Jy gaan koop goeders. Jy weet jy gaan koop 'n groter, beter huis, 'n nicer kar. Jy gaan weet ons het 'n klein naweek huisie op die Vadervuur gekoop want dis wat jy moet doen want dit is maar hoe dit werk. Yes. En tot op 'n dag toe drop daai penny en ek sê vir my vrou, ek gaan my werk bedank. Ons verkoop alles wat ons het. Ek gaan my werk bedank. Ek gaan vergeet dat daar 'n ding soos 'n kopre ding bestaan en ons gaan Kaap toe. Dit is net en ons het dit ook gedoen. Jy weet ek het binne 'n kort tydjie het ek my werk bedank en die goed is verkoop en in Kaap toe getrek. So ek wil sê jy het geld in jou agtersak gehad en nou is dit ons gaan dit uitfigure as ons daar onder kom. Hoekom jy gevoel die geleenthede is was daar 'n lifestyle komponent of was dit suiwer akademiese besigheid? Definitief 'n lifestyle komponent. Ons het my skoonouers het 'n vakansiehuis in Kleinmond gehad. Okay. En elke Desember soek ek werk. So ek wou sê dis soos die ouens wat in George vakansie gehou het, dan gaan koop hulle gaan koop 'n kafee of 'n restaurant net om agter te kom. Daar's niks sales vir die ander 11 maande nie. Ek was nou net meer opkop as dit die kafee of gaan nie werk nie, maar dan so kom ek agter nee, jy weet. En so dit het 'n hele paar jaar gevat tot weet en ek was partykeer suksesvol en dan op die laaste dan kry ons koue voete vir verskillende redes van die jy moet so groot leefstyl aanpassing maak. Weet nou verdien jy ek kan nie onthou wat daai tyd se salarisse is nie, maar dan is dit partykeer het hierdie fantastiese job gekry as 'n CA, maar dit betaal die helfte wat ek myself sou verdien. Yes. En dan kan jy nie, jy weet en dis wat my bang gemaak en dan dink ek kan nie meer my kop hierdie skuif maak nie en dit mag nie gebeur nie. So ek moet myself losmaak van al hierdie goed en dan kan ek voorbegin. En dit was maar die rede gewees. Begin voor en nou kan ek ek kan terug gaan drawing board toe en sê okay, ek kan net soveel verdien, so ek kan net so hoog leef. Dit het gewerk, jy weet. So wat het jy toe nou want dis nou 'n paar goed. Ek het toe 'n fabriek, ek het toe 'n hoedefabriek, 'n pette en hoedefabriek in Woodstock gekoop. Ja. Maar weet die probleem is ek was 30 of ek dink 31. Die probleem is jy 31 is en jy was nou al by Sasol 'n jong direkteur en jy
jy dink jy weet dit alles. Jy weet, want jy kom uit hierdie wêreld uit van young CAs tot God's gift to the financial world, jy weet. Ek weet alles, jy weet. Ek koop in die fabriek, ek het al die due diligence gedoen, ek het die restraint of trades in plek en al daai goedes, jy weet, soos geen ander 31-jarige sou kon doen wat nie daai kennis het. Ja. Maar wat ek nie geweet het nie, ek was nie streetwise nie, so ek het nie geweet, jy's 'n inkomer. Nou, hier is almal ou besigheid. Die kliënte is almal ou Kaapenaars. Dus daar's loyaliteit. Die mense wat werk vir die fabriek het almal hulle vriende en familie wat hulle hoede daar laat maak, wat net gewag het vir die geleentheid om sy eie fabriekie op te sit. My hemel, yes. Toe ek my oë uitvee 6 maande, 8 maande, 9 maande later, toe sit ek met 'n fabriek met almal wat met sonder enige entrepreneurs, al die goeie mense het hulle eie ding gaan doen en die kliënte saamgevat. My hemel. Ja, dit was 'n ongelooflike leerskool. Jy weet, toe is al die geld wat ek in my agtersak gehad het op en weg en gone. En ek klim toe nou daar in my kar. Ek moet nou nuwe, ek het ook my karre verkoop die kar en koop goedkope karre. Jy weet, daai hele ding wat jy weer gaan. En so jy het letterlik alles verloor. Ek het nie kos op die tafel nie en ek het toe daar in my kar geklim en gaan werk, gaan besigheid soek vir en toe kom ek agter, ek eintlik is nie 'n slegte salesman nie. Weet, ek kan by iemand instap en ek kan hulle rekening by hulle kry. Ja. En ek sit toe die ding terug op die map, ek kry toe dan weer genoeg werk aan, kry weer mense om, en ek kry toe die dinge, maar ek weet toe, okay, hierdie is nie eintlik vir my nie. Ek weet, my wêreld het somehow in die proses bietjie vergroot. En Tony, my skoolpel, hy is toe besig om die supergroep te list, of daar's toe nou sprake, hy sê, asseblief kom join ons, jy gaan hierdie so geniet. Sure. Sê ek vir hom, ja, ek gaan nou te veel, as ek nou die plek verkoop en al so aan, hy sê, jy kan die deur sluit, jy gaan die geld opmaak, moenie oor geld waar. Ja. Maar ek het dit toe nou verkoop, en aan een van my kliënte, die oorblywende kliënte wat ek nog gehad het in die ou bedeling, en ek het toe die supergroep gaan join. Ja. En die kliënt het sou my afbetaal, het toe nou ook ophou afbetaal. So dit was 'n earn-out wat toe nou nie... Ja, wat toe nou net ophou betaal het, en toe verloor ek eintlik maar die fabriek wat ek weer terug opgebou het, maar dis toe nou niks, ek is toe nou deel van hierdie listing Waar sit hulle toe nou hier bo in Joburg, maar jy bly toe in die Kaap? Hulle sit in Joburg, ek bly in die Kaap en ek het die mandaat om die Kaap so groot te kry soos die res van die land. Yes, Hulle is groot in Gauteng, hulle is groot in Natal, maar die Kaap het hulle net so, dit was toe op daai stadium hoofsaaklik transport, hulle het trokke gehad, truck rental, super rent en daai tipe van, so ek het daar's 80 trokke, maar jy moet dit, by die ander plekke het almal 600 en 500, en so jy moet dit groei. Ja. Gelukkig is dit toe nou wonderlik, ek geniet dit so, ek het vir my vrou op daai stadium gesê, ek geniet hierdie so, ek kan nie glo hulle betaal my nie, en ek het dit toe gegroei na 1000 trokke toe, jy weet, dit was my net lekker, jy weet, jy koop natuurlik, jy koop opposisie uit, en organiese groei, jy kry nuwe kontrakte, maar daai het ek toe nou geleer by die hoede, ek kan by 'n plek instap en 'n kontrak, jy weet. So dit was my ongelooflike leerskool en ek was daar vir 6 jaar en dit was weet tot vandag, voel na 'n vorige lewe daar. Jy weet, watter jare was hierdie? Dit was seker in van 96 of 95, 96 tot so 2001 daarom. Okay. Ja. So as jy nou uit daai 6 jaar, jy sê jy het nou baie goed geleer. Gee vir die ouens 'n paar tips daar as jy nou terugdink. Wat's een of twee goed wat om te doen en wat om nie te doen nie? Ek dink die groot ding is om te kan terugstaan, want ons word dit nooit geleer nie, en 'n bird's eye view te hou. Om te dink, jy weet, wat is besig om hier te gebeur? Gaan som dit net op. Jy weet, ek het nou hierdie mandaat. Ek kan nou groei dit. Okay, mens kan dadelik as jy nie mooi daaroor gaan dink nie, hoe gaan ek dit doen? Ek is nie so goed soos die ou in Gauteng nie, en hulle het almal jare se ondervinding, en hoe gaan ek dit doen, en jy weet, waar gaan die besigheid vandaan kom, en jy weet, staan terug en sê vir jouself, okay, wat is groei? Jy weet, as ek dit net eers dit kan in verskillende vorme kom, en wat daarvan kan ek doen, en dan bepaal, hoe gaan jy dit doen? Wat se mense het jy nodig om dit te doen?
dan maak dit ewe skielik makliker as jy dit is maar daai tradisionele breek dit op in kleiner stukkies. Ja. Jy weet en as jy sien dan het hierdie sukses het hy momentum gekry en dan raak dit 'n ander ding om dit te bestuur, jy weet. En jy kan maklik iets begin Ja. en dit is fantasties, maar hoe maintain jy dit? Dit het ek al deur jare agtergekom is die moeilike ding. En dis die ou ding van dis een ding om ryk te word, maar om ryk te bly. Jy weet dis daai. Dis 'n ander. Hoorie maar jy het 'n baie interessante ding genoem van die definisie van groei. En jy het nou gepraat van acquisition, jy weet, nuwe kliënte. So pak daai uit. Wat is die verskillende ek wil sê groeistrategieë en dit voel vir my die acquisition komponent. Ek dink soms dit voel vir my ons wel in my kop soms klink dit baie ingewikkeld, maar is dit nie dalk ook 'n makliker angle in 'n mate nie? Dit is 'n makliker angle, maar jy weet jy sal nou byvoorbeeld in daai stadium super rent. Ons het net trokke gehad, trokke tot 'n sekere grootte. Nou kan jy vir jouself sê, okay, maar daar's 'n groot behoefte aan groter trokke of kom ons sê karre, want dit in ons geval was dit so, want hierdie selfe ou wat nou by jou trokke hier, hy wil nou sommer sê, weet my, jy nie vir my 3 karre nie, ek het nou 3 nuwe reps en ek het nou nie geld om nou vir hulle karre te koop nie, of dis vir my moeilik om 'n kapitaal uit te lê daarvoor, of vir my hoofkantoor dit te vra, so ek soek nou 3 karre vir die volgende 6 maande. Nou het ek nie vir hom karre nie, nou gaan hy na Iwis toe, of een van die mense wat dalk vir hom trokke ook het. Ja. So ek moet nou vir myself dadelik sê, okay, koop vir die ou karre, ek het 'n gelukkige mandaat, of ek kan nie, ek ken nie die bedryf nie, gaan koop 'n klein car rental company, wat dalk sukkel, want en jy gaan vis nou maar so uit, jy skaamteloos bel jy die ouens, wie kan ek by jou kom koffie drink, ek is superwend, ek is jou buurman, of ek is af in die pad, of wat, en kom agter, is hierdie one man show, hulle is onder kapitaaldruk, of wat ook al. En dit is maar hoe ek die meeste van daai acquisitions gedoen het. Pragtig. Jy koop kleiner entrepreneurial goeders koop jy uit. Hier is die klein truck rental company, hulle is goed in by die een kliënt wat jy net die overflow van kry. En en dit is wat daai acquisitions doen. So jy moet mooi gaan kyk, jy moet die mark ken, Ja. Jy moet die behoefte in die mark ken en jy moet die aanbod, jy weet wat se aanbod is daar en hoe kan jy die twee by mekaar bring wat dovetail met jou bestaande besigheid. Want die beauty is jy kan daai besigheid hou, maar jy kan dalk van al die overheads ontslaan raak. Natuurlik. Hoor jy nou ek wil vinnig stil staan by dit. Jy weet, jy het nou gesê 'n paar ouens gebel. Ek wil sê hoe daai valuation gelyk. Want Suid-Afrika, jy weet, ek dink Amerika is baie sexy met hulle multipliers en so aan. Hoe tipies in Suid-Afrika of daai tyd die valuasie van die besigheid om seker te maak jy Ja, weet. daar's twee goedes, daar is die regte waarde. En daar's drie goed. Daar's die regte waarde, dit wat jy wil betaal en dit wat die verkoper weer voor wil. Willing buyer, willing seller, nee ja. Ja, so jy moet mekaar iewers in die middel ontmoet en daar's fantastiese formules. Jy weet jy op basis het jy dit nou al geleer van hierdie is die formule, dis hoe jy klandisiewaarde bereken en alles. Maar jy weet dis daai ou ding van weet hier's 'n Rolls-Royce, sê nou maar jy het 'n Rolls-Royce op Robben Island. Hy kos kom ons sê 20 miljoen rand. Ja. En hulle gebruik hom daarvoor 'n taxi. Ja. Die som kan nie werk nie. Maak nie saak wat gaan jy moet vra. Ja, Daar's 'n beperkte vraag en daar's net beperkte afstand wat jy kan doen en dis 'n heeltemal overkill. Jy gaan 'n perdekar daar nodig hê. Ja. So ongelukkig, jy weet, so jy moet eers daai ding maak. So daai Rolls-Royce is nie 20 miljoen werd nie. Maar is moenie vir my sê ja, maar dis 'n Rolls-Royce en dis 'n nuwe model, hy's 20 miljoen. Die ligging waar hy is en die plek waar hy is het sy waarde weggevat. Ja. So ek gaan hom eers weer in die Kaap moet kry om weer sy ek gaan hom op 'n skip moet laai. So dis nou maar net 'n illustrasie. So baie keer is goed is dit so. Jy weet hierdie ou het hierdie truck rental company, maar dis in 'n gebou wat hy self gebou het, dis 'n familiegebou en hy wil 'n hele lot verkoop met geboue. En maar omdat die gebou so kosbaar is en op 'n verkeerde plek staan, is prime grond, is die besigheid te duur. Die truck rental deel, so jy moet dit split. Ek wil nie jou gebou hê nie, want jou gebou is nie die regte gebou vir truck rental nie. Jy moet daar in die industriële gebied op die grond wat niemand wil hê nie. Ja. Jy moet dit daar, want jy het nie die grand gebou nodig. So dis om daai goedes af te breek en vir 'n verkoper te educate. Want baie keer dis nou maar ouens wat hulle het nie akademiese kennis nie, hulle het nie besigheidskennis nie, hulle het 'n sukses gemaak wat hulle was passievol daaroor
weet hy dit dalk by 'n pa geleer of hy dit weet wat ook al. En so dis baie keer om die verkoper te educate van weet wat het jy hier en ek wil nie jou gebou hê nie, ek wil net jou trokke koop en dit te split en 'n waarde daarop te sit. Nou dit gebeur baie keer nie, maar want jy weet ywig teen sentiment. Mense se sentiment en ek het honger gelei om hierdie besigheid, so ek wil soveel hê. Jou honger lei het niks met die besigheid mee te doen. Ja, jammer, ja, en jy het lekker gelewe in die proses. En baie keer stap jy weg net om 2 maande later 'n oproep te kry van stel jy nog belang. Is dit? En dis baie keer en dis baie keer wat jy moet doen. As dit nie werk nie, stap weg. Yes. Moenie 'n ding dit ek later weer en oor geleef as jy stap weg. As dit nie lekker sit nie en jy het 'n onrustigheid in jou hart, blyk dit hoe goed, stap weg. Ja. Ek wil nie ons, want ek wil by die filmindustrie kom, maar so ek hierdie vraag, ek hardloop nou so bietjie vooruit. Ek's bang hoe, jy weet, hierdie is vir my, en ek dink in die game wat ons speel, wat 'n content game is, jy weet, is 'n creative game. Ek het nou dag toe Monac, jy weet, in terme van IP, jy weet, so ons met baie groot boere ook deel en so is maklik, as jou grond is X werd, so maak die trokke is daar, die trokke is X werd, die gebou, daar is hierdie vaste bate. Hoe tricky is dit? Is dit veronderstel om tricky te wees om 'n waarde op IP te sit? Kom sê nou, jy het nou 'n film besigheid en so aan, hoe the hell value jy daai ding? Want dit voel vir my soms as my kennis tussen die ore sit, hoe sit jy 'n waarde daar teen, behalve sales? Dit is tricky want jy kan baie formules gaan toepas en dit is nie wat die verkoper wil hoor nie en dit maak nog steeds nie sin nie. So dit is tricky en dit is maar seker waar die dinamika van 'n willing seller ook inkom. Yes. Weet om te sê, hierdie is nie ideaal nie, dis nie wat ek wou hê nie, maar ek sien waar jy vandaan kom. En is maar altyd, weet, help 'n ou om homself in jou skoene te sit. Sou jy die besigheid gekoop het vir daai geld? Yes. As jy niks geweet het nie. Miskien nie. Jy weet, want dit is tricky. Daar is nie en daar's wonderlike formules wat eintlik moet beteken dit is nie tricky nie. Daar's die formule. Ja. Dis wat jy moet betaal. Dis 3 jaar se super wins of wat ook al na belasting. Jy weet, as 'n ou nou dink, kom ons sê nou om dit net eenvoudig te illustreer, dit is bietjie meer ingewikkeld, maar kom ons sê hierdie besigheid het na belasting R1 miljoen 'n jaar gemaak en vir die laaste 3 jaar gemiddeld, so dan moet ek R3 miljoen betaal vir klandisiewaarde. Ek sien. Okay? Maar nou is sy equipment is ou goed, as ek letterlik jy kry iemand om waardes daarop te sit, dis net R2 miljoen werd. So nou sê ek, so jou besigheid is net R5 miljoen werd. Nee, as jy hierdie besigheid vandag moet begin, dan gaan jy R30 miljoen nodig hê. So R5 miljoen is nie, maar jou besigheid, want jou toerusting is oud, jy het net so min wins gemaak. Ek sal dit self moet gewen. Jy het dit nie gewen nie. So jy kan nie my verwag ek moet betaal vir die potensiaal nie. Mense wil potensiaal verkoop. Ek sien. So dit is maar die ding. Jy weet, jy werk met emosies en jy werk met die realiteit. Ja. Ja, is baie interessant. So jy's nou daar met Supergroep en ek wil sê in die trok besigheid, nee. So en wat gebeur toe dan groot 1000 trokke? Ja, toe kom ek dit is vinnig gespreek, nie lank maak daarvan nie, maar ons CEO en ek weet nou nie of ek dit behoort te vertel nie, maar ek dink dit is algemene kennis was in die koerante gewees. Ja. Toe ongelukkig so misstappie in 'n verhouding en al so aan en toe weet ek ja, daar was so 'n bietjie omkopery van asseblief hou net hierdie mag nie uitkom nie. En die omkopery sê toe iets van sy karakter. Wow. En die aandeleprys val van R20 aandeel na R3 aandeel waar teen. Goeie hemel. Jesus, dit was 'n duur verhouding daai. Nou net gou om my persoonlike situasie in perspektief te sit. Ek het verkies om 'n kleiner salaris te kry en heeltyd in aandele betaal te word. So op 'n stadium het ek vir my vrou gesê, man, weet jy wat? Tony was weg, die geld wat ons in aandele gemaak het, laat daai wat ek verloor het na peanuts. Ja, is ryk op papier. Net ons praat van 2000 en ek weet die jaar 2001, ek praat van ek dink ek
op papier was dit so iets, ons is nou 20 miljoen of 25 miljoen Sjoe, sterk. baie geld. So daai val na 'n situasie waar ek hulle 3 miljoen skuld. Want jy bied elke keer as jy aandele kry, bied jy jou equity en jou vorige aandele aan. Jy weet, jy hoef nie kontant uit te haal nie, hulle weet, maar jy bied daai equity aan en dan weet en eers die lae pariewaarde waarteen jy die aandele dan bekom plus die waarde van die aandele op daai dag is wat jy eintlik dan nou kry as 'n bonus. So en jy nog gee nou maar jou vorige waardes, jou vorige aandele se bonusgedeelte om pa te staan vir die. So ek skuld hulle 3 miljoen. Dis Lukskorrel. So dit is nou natuurlik 'n verskriklike en almal sit nou wel ons moet nou maar wag dat dit weer opkom. Maar met so 'n geluiste maatskappy dan gaan dit daar nie meer oor wins nie. Dit gaan oor hoe kry ons die aandelepryse op. Dis waaroor dit gaan. So dit gaan ons bestuur persepsies in die mark en sentiment en Hoe groot, skus dat ek jou hier val Kobus, hoe groot rol speel sentiment? So dit wat hierdie ek wil amper sê PR. Want ek wil sê dit klink vir my is verskriklik gevaarlik as dinge of baie belangrik as dit verkeerd gaan. Maar dis nou weer om seker te maak ek wil sê soos jy sê manage daai expectations of persepsies. Ja. So dit sentiment speel 'n verskriklike groot rol in die mark. Saam met wat verkeerd gegaan het met ons CEO, het ons ook baie gediversifiseer. So die mark het ook gevoel, met ander woorde hulle sentiment was julle fokus nie meer nie. Al het ons dit 100% reg gedoen, maar die sentiment gaan oor ons voel dat ons voel julle fokus nie meer nie en dit is 'n risiko. Sure. En dan val die aan. Yes. Jy weet, net daai gevoel laat val die aandeleprys, weet. Ten spyte daarvan dat wit op swart word al die bedrywe want elkeen was 'n acquisition. Jy weet daar's want die manier van dink was, hierdie is 'n sekuriteitskompanie, ons gaan dit koop want dit is eintlik dit gaan oor voertuie. Sekuriteitskompanie gaan oor ons is in die voertuigbedryf. Ja. So dis ons koop daai sekuriteit, maar die mark sien dit as nee, julle is nou in sekuriteit. Jy is nie gefokus nie. Ons is in sekuriteit nie. Ons is in voertuie. Ja. Taxi, jy koop, kom ons sê dis nou 'n voorbeeld. Ons in 'n hele taxi maatskappy gekoop. Hulle sê, "O, julle is nou in taxi's." Nee, ons is in vervoer, jy weet. In elk geval so dit het 'n groot so nou moet jy daai regstel. Nou wat tipies wat so board of directors doen, hulle kry sogenaamde professionele bestuurders in om hierdie ding te kom regkry, om hierdie aandeleprys op te dryf. So die entrepreneurs word kant toe gedruk, weet, van die so en wat hulle doen, hulle maak skoon. Hulle wil die mark, wat wil die mark hoor? Ons sal dit vir hulle gee. Ons fokus nou weer net op dit, so raak van al die ander goed ontslae. So ek is toe in 'n situasie waar hulle sê, okay, sorry, jy moet nou hierdie pond is nou, weet jy moet Johannesburg toe gaan, jy moet daar gaan help. So dit natuurlik glad nie deel van my plan nie en daar was nie 'n manier wat ek dit nou doen nie. My kinders is gelukkig hier. Ons het nou en die derde keer toe ek sê nee, toe sê hulle kan jy 3 maande retrench yourself. Yes. En en dit was die wonderlikste ding wat kon gebeur. En my groot dryf was ek wil net nie die 3 miljoen skuld nie. Ja. Wegstap, ek hoef met niks weg te stap nie. Ja, that's alright, dis okay. Dan is dit reg en ek het met niks weggestap nie. Gelukkig het ek dan in die 6 jaar het ek in eiendom belê en sulke goede. Ja. Jy weet en ek het toe dadelik die volgende dag 'n advies besigheid begin om klein besighede te help om winsgewend te raak. So ek het sommer die volgende dag na ek geretrench is, het ek 'n kantoor gehad met 'n sekretarissetjie wat my gehelp het om dit was die daarvoor eintlik e-posse was al daar definitief. Ja. Maar jy het nog baie van slakpos gebruik gemaak. Letterlik briewe uitgestuur, weet. Ja. En so die mails wat ek kon uitstuur, het ek self gedoen en sy het vir my die geel bladsye nog gevat en dit so ek weet. Ja, ek wil net vir jou vra, hoe het jy weer eens wat was jou verkoopstrategie, jy weet om by die klein besighede uit te kom? Ja, ek en wat was jou pitch? Ja, my pitch was met jou besigheid op 'n plek waar jy voel jy moet groei plaasvind. Ek stagneer nou net te lank. Ek is tot groter dinge in staat. Ja. Ek weet ek kan ek is daar om jou te help om jou aan te vat. Dit was my pitch. Wow. Weet. En toe het ek vinnig 'n klomp kliënte bygekry. Een daarvan 'n toerisme besigheid kliënt
wat voorheen by my busse gehuur het, want in my superrent tyd het ek toe ook 'n klompie busse gekry. Ja. En daar was 'n mark daarvoor. En hy bel my toe, hoor jy soek alweer 'n bus. Ek sê ek is weg by superrent. Bel hulle maar self. Maar hulle het ook nie meer busse nie. Ek sê maar wat doen jy nou? Ek sê vir my sê maar asseblief kom kyk na my besigheid. Ja. 2 weke later toe ek 'n vennoot in die besigheid. Blikskorrel. En ja, dit was toe nou weer 'n nuwe lekker kurwe in toerisme. Ek het toe 'n vloot busse opgebou en vir hom gesê, hoor jy, maar jou groot groei kom nie by busse nie. Jou groot groei is jy met jou eie kom. Hy was 'n tour operator, so hy het mense van Europa af in Suid-Afrika ingebring. Ja. Busvragte vol van hulle en dan het hy hulle op 'n 2 weke of 'n 3 weke toer die land gevat. So ek hoor jou groot groei is 'n eiendom. Jy met jou eie hotelle en lodges en gastehuise begin kry. Maar ek het nou eers gefokus op die busse op 'n dag agtergekom, hoor so hierdie busse is om sop te eet met 'n vurk. Jy weet, jy bly besig, maar jy gaan nooit vol raak. Ja. Dit is net maar so 'n verkeerde tipe busse, jy weet, daar's nou natuurlik 'n hele rede daarvoor. Daar is mense wat dit natuurlik winsgewend doen, maar dis 'n baie cutthroat besigheid. Dis moeilik te sê vir my, kom ons verkoop die busse. Ons verkoop die hele vloot busse. Ek het 'n koper vir die busse. Ek klaar weet en ons koop ons eerste lodge. En dis toe wat ons gedoen het. En ja, dit is hoe my pad eintlik indirek in die filmindustrie gekom het. Ek het toe nou hierdie klomp lodges so oor al op die route het ons lodges en hotelletjies begin. En een daarvan was 'n ou gebou in die middestad van Kaapstad. Dit was American Swiss se ou hoofkantoor, 'n fantastiese mooi Art Deco gebou wat ons toe in 'n hotel boutique hotel omskep. Okay. So al ons Kaapse, as hulle in Kaapstad land, dis waar hulle bly. En so 2 blokke van die parlement af, so ek het daar baie kontak. Maar ja, so hierdie fantastiese spasie in die kelderverdieping van hierdie gebou, wat ek dink hier moet 'n teater, Afrikaanse teaterkafee kom. Ja. Dit maak glad nie sin nie, nou soos daai kunste, daai regte wynstukkie kunste kant van my wat inskop. En ek weet ek het 2 vennote gehad om hulle toe nou te oortuig om dit te doen, en hulle is glad nie. Hulle verstaan nie nou wat hierdie lekker brein. Ek gaan nie geld maak. Ek sê man, jy weet jy gaan kos aan die mense verkoop en mense gaan weet van die hotel, so op daai manier kry ek hulle toe nou oortuig. En ja, ons maak toe 'n teaterkafee daar oop. Ons restaurant op die grondvloer se naam was Patat. En dis toe nou gat op patat, die gat onder patat, maar nou ook 'n ander betekenis. Ja. En ja, vir jare was dit toe die enigste Afrikaanse teaterkafee in die stad. En ek het toe nou natuurlik begin skouers skuur met mense in die vermaaklikheidsbedryf. Ja, maar jy moet nou kunstenaars inkry. Ek kry kunstenaars in en een aand met 'n Jack de Priester konsert sê Jack vir my, wie kom 'n ou na die vertoning kyk wat ek dink julle sal nogal klik. Ja. En dit is my huidige vernoot Tim Tron en hy weet ons het toe geklik en ons hy het toe gesê hy wil eendag flieks maak en ek sê my word ek ook. En toe maak ons eerste fliek. Blikskorrel. Dis nou, hoorie maar kom ons gaan staan net vinnig stil. Hoe het jy daai wat ek bedoel jy het al op in Potchefstroom het jy het geweet jy like kuns, die kreatiewe komponent. Hoe het jy daai monster stil gehou oor die jare? Jy weet terwyl jy nou ek wil sê hardcore business mee besig is. Ja. Kyk, is 'n interessante ding nou dat ek bedoel ons het nou pas ons laaste fliek het nou is in die wêreld se nommer 1 gekykte fliek op Netflix. So dis groot en met jouself knyp. Maar in die pad soontoe weet is Heart of the Hunter, nee, wat nou groot is. En wel gedaan hoor. Dit is maak mense weer trots Suid-Afrikaans. Ja, baie dankie. Maar in die pad soontoe het ek myself baie keer moet ek myself byt dan dink ek eers hoe het Kwasi Kwak van Van der Wildpark nou hier uitgekom, jy weet? Om so groot wêreldwye fliek te maak en hoe het ek dit reggekry tot hoe het dit gebeur dat dit tot nou toe wag. Maar ek dink en ek het een aand het dit vir my en dit is nou 'n weird manier hoe ek dit nou gaan verduidelik. Maar ek het Andre Jacobs, die akteur, hy's 'n gestoute vintage, weet 'n ouer akteur. En ek haal hier 'n album uit wat ek nog in een van hierdie swart lyntjies boeke het ek elke Afrikaanse fliek gedokumenteer. Jy weet ek was 'n laerskoolkind toe ek dit begin het. En my pa was dan 'n wonderlike mens. Hy het ons na elke fliek, dit was nog nie inry teater van 'n boupark was daar
5 in my teaters reg rondom wat jy weet en 2 bietjie verder. So daar was 7 wat jy enige tyd na toe kon gaan en ons het ook elke fliek en dan het ek uit koerant uitknipsels en tydskrif uit elke fliek gedokumenteer. Wie die regisseur was, wie daarin gespeel het, al daai goed, jy weet. En ek haal toe die album hier uit wat ek nog het en ek wys dit vir Andrei, maar ek dog die man kry 'n aanval sulke bietjies. Ja. Van ouma, hoor, hier's ek jonk, hier speel ek saam met die, ek onthou die, ek het hierdie al vergeet, hier het jy dit. So ek dink dit maar op daai manier lewendig gehou, maar ek by. Jy weet, dis 'n klein stokperdjie, dis 'n belangstelling. Ek het toe die kunstefees, die KAK&K begin het, ek en my vrou elke jaar, dit was van 95 af. Al 7 of 10 dae was ons daar en ek het 5-6 shows 'n dag gaan kyk. Dan is my bekertjies vol. Ja, dan is jy alright, As ek okay, dan kan ek weer fokus. Jy weet, so ek dink dit is maar dit en ek weet ek het graag nou dat ek dit my werk is, fliek ek baie minder as wat ek toegefliek het. Ja. Ek dink ek het dit maar dis hoe ek dit gevoed het en net om te kan cope met die pyn. Ja, maar dit is ongelooflik. Ek wil amper sê dat die feit dat jy 'n ding op so jong ouderdom die flieks gaan dokumenteer. Ek wil sê dis 'n ingeboude behoefte en 'n manier van dink. Jy weet, daai is nie dis natuurlik. Ja, en op 'n stadium toe ons so 'n bietjie huis skoon maak en alles, toe wil ek dit weggooi. Toe sê my vrou onder geen omstandighede gooi ons hierdie weg. Ja. Jy weet, hierdie gaan nog, en dit was lank voor ek flieks gemaak het. Hierdie gaan jy nog nodig hê. Yes. Ja, en so is dit gelukkig. So okay, so dit ek voor die tyd ek sit en kyk nou die ding, ek dag myself, hoe die hel het jy hoe sien lodges in die film en ek weet dit was vir my, hoe kom hierdie twee wêreld bymekaar, maar dit maak nou so baie sin. Albei is tot 'n mate entertainment, want baie mense vra my, hoor jy, maar hoe kry jy, want ek wil graag my verstout om te sê dat ek het nou net 2 lodges, ek het 'n lodge daar by Hoedspruit in 'n 5-star lodge in 'n Big 5 Conservancy en dan het ek hier by Oudtshoorn het ek 'n gasteplaas en al 2 is top notch en ek wil graag myself op die skouer klop en sê ons doen 'n goeie, ons natuurlik mense om my en nie ek nie. Ja. Maar weet ons doen 'n goeie werk omdat die nommer 1, hulle is altyd albei van onder die top 10 in die area. Ja. En want as jy dit nie goed kan doen nie, los dit. Jy weet as jy nie, maar dit is ook entertainment. Jy weet as iemand se gas by 'n lodge aankom, dan is jy daar om te entertain. Jy weet, as jy daar om af te show, jy is daar om dit vir 'n ongelooflike belewenis te maak. En dis maar wat 'n fliek ook is, né? So as jy daai ingestel en jy die regte mense om jou, want ek bedoel ek sit in Kleinmond, ek kan tog nou nie die krediet vat vir my lodge in Hoedspruit nie. Ek kry elke liewe dag 'n dagverslag wat vir my sê wat het die mense geëet, wat se diere het hulle gesien, wat se instandhouding is gedoen. Enigiets wat gebeur het, weet ek elke dag van en ek lees elke dag. Die eerste ding lees ek my dagverslag van die vorige dag. Maar dit is nog steeds die mense op die grond wat met maak gebeur. Ek kan hulle leiding gee en dink okay, hoe moet hierdie show lyk? Weet? Soos wat jy nou maar hoe gaan hierdie fliek of hierdie TV-reeks lyk? Jy weet, en dis vir my die ooreenkoms, jy weet. So kom ons pak 'n bietjie die besigheidsmodelle uit. Jy weet, so kom ons begin sommer by die filmindustrie. Jy weet, so jy en Tim het nou 'n pad gestap. Gee ons 'n bietjie 'n lys van al julle projekte wat julle aangepak het. En nou wil ek wil sê ek wil daai ekonomie van die filmindustrie. Jy weet, hoe maak jy geld? Hoe werk Netflix? Jy weet, wat is die uitdagings? Weer eens, wat is die geleenthede? Wat gaan aan in die Kaap in terme van die industrie? Outsource, ek dink ons outsource nogal baie goed, nee, in terme van, ek wil sê, met Hollywood en so aan. So gee ons 'n bietjie 'n snapshot asseblief. So, toe ek en Tim nou selfs toe ons nou besluit ons wil saam 'n fliek maak en hy het toe nou hierdie mooi teks wat hy begin skryf het en maar dis toe nou nog los en vas en ek wil toe nou uit die aard van die saak betrokke raak. Ek sien myself daarom ook so 'n bietjie as 'n storie verteller en 'n jy weet en waarheen gaan hierdie ding en hoekom vertel ons hierdie storie? En ons begin toe saam skaaf en ek sê toe vir hom, luister my, okay, ek en jy weet zilch, ons weet niks. So ek gaan die bold stap neem en die vervaardigers in die bedryf wat ek nou weet, ek ken nie een van hulle nie, maar ek ken hulle name. Ek gaan hulle bel en dan gaan drink ons by hulle koffie. Okay.
En dis toe wat ons letterlik doen. Ons klim hier op 'n vlieg, almal was daar bo in Gauteng. Ek dink deesdae is almal in die Kaap, maar daai stadium, ons klim op 'n vliegtuig en ons gaan drink skaamteloos koffie by die groot name vervaardigers. Maar hulle het nie hulle as kompetisie gesien nie. Is die industrie in daardie opsig oop? Hulle was eintlik dierbaar. Dit was vir my vreemd eintlik. Toe ek agterna daaraan dink ek, is hier bel hierdie vreemd wat. Ja, ek sou dit nie gedoen het noodwendig, tipe van, jy weet, ek sê met die vreemdeling chat nie, maar hulle het hulle deure oopgemaak. Hulle het, jy weet, ons het gesê, ons maak as besig om die fliek te maak en ons wil hulle brein kom pik. Dis so letterlik ek het gedoen het. My magtig. En ons het, maar hier toe kom ek toe agter van hulle is almal kunstenaars, want my vraag aan hulle was, okay, maar ek wil weet, hoe weet jy wat gaan 'n fliek verdien? Want om te kan besluit wat ek mag uitgee, wat die begroting moet ek tog weet dat hy verdien. Ja. Dis natuurlik. Nie een enkele een kon vir my daai vraag reg antwoord soos wat ek dit graag wou hoor. Pragtig. Ek het gevoel nie 'n flieks werk nie so nie. Flieks weet die fliek kos wat hy kos. Ja, dis 'n kreatiewe proses. Dis nie 'n besigheid nie. Ek kan tog mos nie toelaat. Ek kan mos nou nie 5 miljoen spandeer, maar hierdie fliek kan net 4 miljoen maak. Dit is mos nou hoop wat ook al. Dit is mos nou hoop wat jy met toeg in 'n glasie en hoop daar kom met verander en wyn. Ja. So dis toe nou vir my, ek besef toe nou, okay, maar jy weet maar nou wonder ek sê ek nou te veel van 'n besigheidsbrein oor hierdie ding. Ek sê vir hom wel dit help nou nie ons moet nou besluit wat ons moet nou probeer bepaal wat kan hierdie fliek maak. Ek weet nie mooi hoe nie, want niemand kan regtig vir my dit was ook die kinders daarvan, want kyk vir omtrent 30 jaar was die Afrikaanse fliektoneel non-existing, né? Hulle het Paljas hier was tussenin gemaak en die laaste fliek voor dit was in die 80s, weet en hier kom ons nou in 2000 en iets. Daar was voor ons 3 flieks gemaak, Liefling, Semi-Suit en Salas de Jager het Die Roepman gemaak. En ek dink wonderwerke so in daai. So dis maar hulle is ook nou nog hulle wil nog uit. Hulle weet hulle is nog nie bewys wat hulle kan maak. Ons begin nou maak, hulle is al in proses. En hoe ek dit weet, want ek het elke dag op Semi-Suit se stel gaan sit, weer eens die vervaardigers gelukkig geken. En kan ek asseblief net kom kyk wat julle doen. Dis letterlik wat ek gedoen het en ek het vinnig 2 dae crash course by Leon van Nieuwhof gaan doen oor film making, wat ek ook later besef het, dit weet ek toe gedink, kyk wat leer ek, maar met praktyk en teorie is maar verskillende goed, jy weet. Maar ek het toe nou tussen ons het met moord weggekom as ek vandag daaraan dink, want niemand ken ons nie, kyk net ken ons nie, so hulle wil nie 'n pre-sale doen nie. Hulle sê toe ook hierdie konsep gaan nie werk nie. Pragtig. Ek sê toe vir Tim, okay, hier's my plan. Die ding moet op 'n wynplaas afspeel, maar ek het hierdie fantastiese plaasie daar by Swartberg, wat nou nog vandag Swartberg kan sê, maar kom ons gaan skiet dit daar. Dit is mooi daar, jy kan die kamera in enige rigting sit, dit lyk mooi. Yes. Gaan skiet dit daar, dan gaan dit niks kos nie, ons kan baie vernietig bly, en met klein begroting bly, en ons werk almal verniet. Dis letterlik my besigheidsmodel gewees. Maar ons het tog nog geld nodig. Jy kan nie akteurs verniet kry nie. Jy kan nie, daar's 'n klomp goed wat jy voor moet betaal. Onder ons vriende begin ons toe het ek 'n besigheidsplan voorgestel en ons het toe letterlik het vriende in ons geld belê. So hulle het seker maar almal vir mekaar gesê of hulle self gesê, okay, ons gaan hierdie geld verloor seker maar. Ons liefdadigheid vir die jaar. Maar ek het die hele tyd gesê, luister, ek is in my 40's. Ek kan nie nou met 'n nuwe ding begin en dis 'n flop. So, nie saak wat nie. Ons moet werk. Alles in. Hierdie moet werk. Ons het die regte ding gekies. Dit moet 'n romantiese komedie wees wat kommersieel is, want dit is wat mense nou kyk en waarvoor hulle kaartjies sal koop om fliek toe te gaan. Dit het ek agtergekom. So die goedjies wat ons nou geleer het nou, kom ons probeer by dit hou. Ons hou die begroting so klein as moontlik. En ek kan toe dan nou met trots sê 'n jaar later toe ons nou uitreik, toe is dit die grootste fliek van die jaar. Hy het die meeste verdien by die box office. Ons kon vir elke een van ons beleggers 100% return on investment gee. As hy 100,000 belê het ons van 200,000 terug. Ongelooflik.
En ja, dit Wat was dit? Was dit ons- pad na jou hart geweest? Wat was die fliek wat julle toe? Dit was Klein Karoo. Was dit ag Klein Karoo, natuurlik Klein man. Karoo. Ja, ek Dit was ja, Klein ja, Karoo, ja. ja. Maar was dit Ja, ek en probeer dink was die bad guy was dit nie Hytjie Berg as ek nou reg onthou. Hytjie Berg was as jy En- nou die en- bad guy. Ja, en hy Bouwer Bosch was die kung fu. Ja, ek onthou. Ja. Hoekom ek dit nou Ja. onthou ons het die Afrikaanse oplewing gemis. Ek was 14 jaar in Londen. So ons was van 2004, Januarie 2004 tot nou 2018. Jy weet, so dan kom ons Suid-Afrika toe so elke 18 maande met vakansie en dan so wat bedoel jy daar's 'n Afrikaanse movie op die big screen? En ek het later dan kom ek en koop ek die DVD's en ek het 'n Klein Karoo se DVD, dan vat ons dit terug Engeland toe, dan kyk ons dit nou daar op die DVD speler. Nou gelukkig deel van daai sukses van daai besigheidsplan was DVD's was nog well and alive en ek dink Ons sê ons het, musika, as ek reg onthou, R1 miljoen netto wins op DVD's gemaak. blikskorrel. Ja, Kan jy glo? en daai is vandag weg. Ek bedoel daai deel bestaan nie meer. Maar ja, ek wil sê As as jy by die dit wat dele. dan jy dit so ingedeel, jy moet soveel by die box office maak, jy moet soveel op DVD's maak, jy moet soveel op ander platforms maak, dis nou maar vliegtye en sulke goeders en dan moet jy hoop kyk net koop dit by jou. Maar hulle het dan so 'n model gehad van as jy 'n sekere bedrag by die box office verdien het, dan sal hulle by jou koop en daar's die prys wat ons sal betaal. En hulle weet So- daai ding gaan werk. Ja, hy het homself bewys, Ja. jy weet. En dit het toe gemaak, o genade, hierdie fliek wat en ek dink die syfers was min of meer so iets soos die fliek het 3,5 miljoen gekos, jy het dan so 30% by die DTI gekry Ja. en ons het 6 miljoen gemaak, jy weet. Dis daai tipe van besigheid. En so in terme van die DTI, ek bedoel hulle lyk as ek nou terugdink van die baie van die films, dan sien jy gewoonlik hulle brand daarso, is hulle baie ek wil sê ondersteunend wat dit dan betref. Nee, ongelukkig nie, dit het alles verander. So die Is dit? DTI is nie meer 'n opsie waarop jy kan vertrou nie. Ek Jy kan dit nie meer deel van jou besigheidsplan maak nie. verstaan. Want hulle behalwe dat hulle 2 jaar agter is my laaste 3 flieks het ons nie DTI gekry. Ek sien. So. So hulle is nog daar, maar ek dink dit sal roekeloos nalatig wees om dit deel van jou finansiering te maak. Ek verstaan. So okay, so julle is toe baie suksesvol uit die blok uit, maar toe wat by die Gogga. So wat is dit nou wil jy nou so Ja, gou toe as by die moontlik aan die Gogga, volgende weet ek projek werk? Ja, as jy mos nou een ding gedoen het, dit gewerk, dan moet jy dit nou nog beter doen en nog beter doen en nog beter. Ja, en toe het ons die jaar daarna, ek het toe net daarna het Frans Cronje my gevra om hom te kom help. Wat eintlik gebeur het met Klein Karoo het ons aansoek gedoen vir die wat is hulle Film and Video Foundation. NVF, Ja. National Film and Video Foundation. So ons het aansoek gedoen vir of die IDC, ons het by die IDC vind, maar hulle het so lank gevat in die tyd dat ons al begin skiet toe kom hulle en sê hulle sal ons help, toe skiet ons al. Dis Ja, nou nie ons het dan met privaat geld en alles. Ja. Maar ons het 'n redelike goeie rapport met hulle opgebou en omdat die fliek toe nou so goed gedoen het, het hulle toe nou vertroue in ons gehad en Frans Cronje het toe nou 'n faith-based fliek en na sy sukses met Fight Like Potatoes. Yes. Het hy toe 'n ander fliek en hy het toe IDC toe gegaan en hulle sê toe vir hom, nee, maar as hy na my toe, as ek die fliek vervaardig, dan sal hulle hom help. Wow. Hy bel my toe, hy sê dit was eintlik oulik, ons het later daaroor gespot van hoe so ek wil net hê jy moet my help in die IDC, dis weet. Met ander woorde, ek soek jou nie daar nie, maar ek Ja. soek jou daar in die IDC. Ja. Maar jy weet, en toe ek nou na hulle besigheidsmodel kyk, toe besef ek nie, maar hulle het ook nie die IDC nodig nie, want die IDC het op daai stadium 'n vreeslike groot equity gevat. Sê toe vir my, julle kan regtig eintlik die fliek sonder die IDC doen, want hulle het nou ook al privaat finansiering in plek en also en so met die DTI en alles kan julle dit doen op daai stadium was dit. Maar toe sê nee man, asseblief bly aan, kom help, weet kom jy vervaardig die ding, ek gaan dit direk en dan so dit was toe nou die tweede fliek wat nou weet dis nou 'n faith-based ding en baie vergewensgesinde audience, soos ek vandag daarna kyk wil ek cringe. Maar Was dit daai ene wat uit die koerier op die fiets was of wat was daai? Nee, dit was dit voor nee, dit was nie hy nie. Die fliek se naam was Born to Win. Okay. So Born to Win, dit was letterlik 'n ou daar in Sedgefield se lewensverhaal, baie ingrypende storie. Hoe hy sy ouers
om alleen in 'n hotelkamer agter. Die een het gedog die ander, een altyd mekaar gelos en toe bly alleen in die hotelkamer agter. En elkeen van mekaar weggeskryf van sorry ek waai nou. Jammer dat ek jou met die kind los. En doen altyd dit gelyk. Die kind bly alleen in die hotelkamer. In elk geval in die skoonmaker vat hom toe huis toe. Letterlik werklik gebeur. So ons maak 'n film daarvan, 'n baie aangrypende storie en net nie baie goed gemaak nie. Maar hy het toe record sales vir maande. Raar. In fact, ek het 2 jaar record sales by al die grootste uitgewers gehad. Ja. Nee, magtig. So baie goed gedoen. Maar ja, ek het toe nou nie, dit was nou nie heeltemal my cup of tea om weet daai ons maakte mooi rivier, ek dink die jaar daarna uitstekend gedoen. Dit was ek dink was toe die tweede grootste verdiener van die jaar. Ja. Maar toe die bedryf mooi begin optel. Yes. So is daar groot en toe toe ons mooi rivier gemaak het, toe sit soos nee, ons het nou die local ding gedoen, ons dis nou verby. Ons moet nou internasionaal begin kyk en die reis is nou 'n bietjie 'n langer storie, maar gaan die kort version gee en ek en Tim het letterlik op 'n vliegtuig gegaan en LA toe gegaan en Londen toe gegaan en vennote gesoek om ons het toe Dion Meyer se en so tussen die het ons ook 'n fliek gemaak wat Dion en 'n vorige vennoot van hom begin maak het. Ons het dit toe voltooi en Dion gehelp om dit klaar te maak. Die fliek se naam is Jagveld. Ja. En was so 'n groot sukses ook. Hy verdien nou nog baie geld oor see. En maar toe dink ons moet nou internasionale goed doen en ons kon toe van Dion se IP in die hande kry. En toe doen ons 'n reeks saam met HBO in Amerika met die naam Trackers. Wat toe saam met Mnet die grootste mees gekykte show op Mnet was, uit Egoli wat tot op daai stadium die rekord gehou het vir die mees se rekords toe nou oorskry. Ja. Dit was toe nou 'n groot veeltjie in ons hoed. Ja. Hy het toe die wêreld getoer, hy was in ek wil nou nie jok nie, maar hy was in 'n hele klomp lande het nou versprei. So in terme van daai suksesresep, dit klink nou vir my waar jy weet Dion wat obviously 'n powerhouse skrywer is. So jy is dit deel van die resep as jy hierdie twee wêrelde van 'n sterk boek en skrywer en jy kan hom herverpak in 'n film in. Ja, ek dink nie dis noodwendig die resep nie, maar jy weet want jy kan hom opmos of jy kan dit van 'n die interpretasie van die boek kan dit gemors wees. Dis nie al 'n resep nie. So hierdie ding het na ons kant toe gekom en dit was nou hoe bestuur ons dit korrek. Yes. En hoe bestuur ons dit goed? Jy weet, so Dion is 'n skrywer, hy wil nie sy hande vuil ons met nou moet ek 'n verspreider gaan soek vir my boek of weet fliekregte koop gaan soek vir die fliekregte, want dit het al 'n paar keer gebeur en soos hy gisteraand of nou die aand het ons net so 'n celebration gehad vir ons of the andere sukses en weet ek sê toe vir hom, hoe voel dit om 'n boek te hê wat die beste fliek vir die mees gekykste fliek ooit op Netflix in die wêreld voortgebring het. Toe sê hy, ag man, lekker. En toe sê my vrou, maar jy dan 'n paar, toe sê hy, nie een van die ander het gewerk nie, jy weet. So dit is nie noodwendig dat jy is nie 'n gegewe nie. Ander mense het dieselfde goed gedoen. Ons het 'n Dion Meyer, ons gaan dit, maar dan is die angle dalk verkeerd of die manier hoe dit gedoen is nie reg nie. Jy weet, mense hou nie van hoe hulle dit gedoen het nie en dan val dit plat. Ek verstaan. So wat is daai, ons praat nou van suksesresep. Jy weet, wat is daai, ek wil sê, as ons nou kyk na, kos sê 'n traffic light system, of soos jou one-pager wat jy elke dag kry. Wat op daai one-pager, as jy so film, wat moet jy in ag neem, om ek wil sê, die odds in jou favor te kry? Ja, ek dink, party mense praat van 'n X-factor. Chris Kamelian bly op die oomblik hier by my, hy doen nou vir die eerste keer in 6 jaar 'n show hier in die Kaap. En ons praat gestaan oor wat is 'n treffer liedjie. Jy weet, want hy tog maar gisterand was ek nou by die show, het hy sy ou treffer liedjies gesing, die nuwe liedjies het net nie daai krag nie. Ja. So ek hoor jy nou sê hoor 'n klein jakkelsies. Dit dink ek wel 'n klein jakkelsies vir hom. Wat is my fantastiese liedjie, ja. Klein jakkelsies, AP Ingrid Jonker se goed. Dit was gisterand die staande ovasie goed, jy weet. So dit is maar daai X-faktor wat jy nooit kan. Daar is nie 'n definisie vir dit nie, want anders het almal dit reg gekry. Maar ek dink die beste kans om daarby te kom is om jou audience te ken. Ek dink as jy jou audience ken, wat wil hulle hê en wat wil hulle nie hê nie. As jy dit kan reg doen. En dit is my so snaaks hoeveel mense dit nog mis.
weet. En dit kom baie keer, weet ek nou gesien en ek wil dit nou en ek gaan nou nie name noem nie, weet, maar met Van Dion se goed, dan dink ek hierdie is 'n fantastiese boek, dis 'n Dion Meyer, so jy die regte IP, het 'n great story, dit was 'n topverkoper, Ja. maar jy kry dit nie weg nie. Want dan is dit duidelik vir my maar jy het die audience wat die ding gewild gemaak het, jy geïgnoreer. Het jou eie manier, jy het dit op jou eie Jy het die data geïgnoreer. Jy het die data geïgnoreer. Jy het jou audience vervreem, jy het hulle kwaad gemaak. Hulle het hierdie karakter wat hulle gelove het jy gaan verander na hierdie douche of nie eers douche, maar jy het hom gaan verander na hierdie mense kan nie meer met hom identifiseer nie. Die ou wat in daai boek kakie hemde gedra het is nou flashy. Nee, jammer, dis die kakie hemde en die grasshopper skoene wat hom geliefd gemaak het. Ja. Jy het hom nou gaan flashy maak, so sy audience verloor. Jy weet, dis seker goed. Ek noem dit nou maar net as 'n voorbeeld. Ek sê nie dit is wat gebeur het nie. Ja, maar ek bedoel maar dit klink of dit so eenvoudig is dat of ek sou sê mense aanvaar as 'n gegewe. Natuurlik ken jy jou teikenmark. Maar nie. En 'n goeie voorbeeld wat ek kan noem en ek wil die ou wat dit gemaak het, I love him to bits. Hy is so 'n goeie filmmaker. Maar daar was 'n remake van Fila se kind. Ja. En hy wou graag sy eie stempel, hy wou Fila iemand anders maak, want daai is nou al gedoen. Ja. Dit maak nou sin maar jy het jou audience geïgnoreer. Ja. Ek het toe besluit, toe ek die resensie lees, dat Fila iemand, ek wil dit nie gaan kyk nie. Ek wil nie daai mooi memory van wie Fila Komuti is. I don't want to spoil it. Yes. So, en die kritiek was fel, jy weet. En dit het oor simpel, die fliek was fantasties gemaak. Ja. Die acting was great. Maar jy het gaan Peter aan dit wat die ding spesiaal gemaak het. Yes. Wat is ek bedoel dit is wat so ongelooflik is van Netflix en ek wil 'n bietjie by jou hoor, hoe is dit, weet, hoe gaan jy te werk die proses om 'n film op Netflix te kry, maar wat Netflix vir my so kragtig maak is data, nê, as ons hierdie genre vat, ons kombineer dit met hierdie direkteur, met hierdie twee tipe akteurs wat saam is, dan weet ons 90% ons het 'n wenresep, is nie daai venture capitalist model van Hollywood, ons maak 10, 9 flop en 1 betaal vir die ander 9 nie. Absoluut. Kyk, Netflix kom ook nou maar 'n lang pad en hulle beginjare was ook maar bumpy in terme van hulle met content en dan was daar 'n klomp goed gemaak, maar daai het hulle geleer, weet. So hulle ken, hulle gehoor. Daar is en van dit het my frustreer, jy weet, van dit het my verskrik, dan dink ek, maar ek het geleer in die proses, hulle ken hulle gehoor en dit is, en ek weet dit self, dis waaroor dit gaan, ek maak 'n fliek vir gehoor, vir niemand anders nie. Ek maak dit anders, wat is die punt? Yes. Is gelukkig met die fliek, maar niemand anders hou daarvan nie, wat het ek bereik, results. En om daai te, kyk Netflix, hoe ons pad met hulle gekry het, ons het in dieselfde tyd as Trackers, het ons Griekwa Stad gemaak. Ja. En toe ons nou 'n selfstandige beste film wen vir Griekwa Stad, toe het dit natuurlik nou maar ook vir ons kredietwaardigheid gegee. En gelukkig het ons toe nou hierdie Trackers wat internasionaal gegaan het, wat ons onder mense se neuse kon vryf. Maar julle het Arnold was mos in Griekwa Stad, né? En Arnold was in Griekwa Stad en Arnold het uitstekend gedoen. Arnold sê tot vandag toe nog, dit was waarskynlik die hoogtepunt van sy loopbaan. Ek dink nie so nie, maar dis lekker om dit te hoor. Okay, you'll take it. Maar jy weet hoe eintlik mense is, hy weet ongelooflik eintlikste mense wat daar is. Ja. Maar nietemin, wat was ek besig om te sê? So weet Netflix het ons so tipe van weet die hoof van die Afrika afdeling het ons op daai stadium vir my en Tim gebel en gesê kan ons asseblief aandete eet en hy sal graag saam met ons wil werk. Hy het ons goeders gekyk en dan dit voel vir hom of ons flieks verstaan of ons audiences verstaan en toe is dit nou maar 'n lang pad, jy weet, dan hoor jy niks van hulle nie en ons is so in ons skik van Netflix het ons gekontak en toe uiteindelik toe kom die Vila in die rol en hulle was deurgaans baie betrokke, partykeer frustrerend so van jy weet ons spesifiek makers, want hulle sê almal but it's your movie, you decide. Ja, but. Nou gelukkig het ons daarom nie, ons was nie harde gat nie en ons was nie arrogant nie. Ons het baie van die buts en as ons baie sterk voel oor iets het ons daaroor gesels en dan het ons punt ingesien.
En ja, dit het Out of the Hunter was 'n 2 jaar proses van baie insette, baie mense wat gekyk het, hulle het vir ons 'n ekstra 6 miljoen gegee om die begin en die einde te gaan oorskiet. Pragtig. Hulle het net gesê, "Hoor, hierdie is 'n briljante fliek, maar die begin en die einde is nie sterk genoeg nie. Hierdie fliek verdien 'n groter." En ek het toe gedink, ag, julle is nou maar net oordentlik, die fliek is nie so goed nie. Ja. En nou is dit 'n mooi manier want hulle is verskriklik. Hulle bedside manners en die manier hoe hulle met mense werk is so bo verdenking, hè. En maar is almal Amerikaners. Nee. So Netflix, hulle sê daar is nie so 'n ding soos Netflix Africa nie, maar dit is nie heeltemal so nie. Dit is Netflix, maar dis die gedeelte wat na Afrika kyk. Ja. So hulle is goed verteenwoordigend van die hele Afrika. Ek verstaan, maar soos jy sê, hulle is gentlemen, wil ek sê, en ladies. Maar baie van hulle het maar in LA groot geword Okay. en hulle verstaan die kultuur. Netflix het 'n baie interessante interne kultuur wat baie inspirerend is van hoe hulle mense behandel en hoe jy moet Reed Hastings die CEO se boek gaan lees van ek vergeet nou die naam van net kyk, hy's nie in die boekrak hierso nie. Maar Ons sal 'n nota maak van dit. Vergeet die titel man, maar ek sal sommer dis 'n baie so niemand daar kry verlof nie. Jy vat verlof wanneer jy voel jy verdien dit. Daar's nie wie kry eendag daar verlof nie. Ja. Jy vat verlof wanneer jy wil verlof vat. En jy bepaal jou eie sal jy kom sê vir ons sal altyd hê jy moet die meeste verdien wat in die industrie verdienbaar is, but it's up to you to make sure we know that. Sure. So dit klink nee, dis 'n party daar. Nee. Jy gaan werk. Jy gaan werk, jy weet. Ja. So hulle personeel omset is dink ek nogal baie hoog. Rarig. En jy kom dadelik ek het nou al die kultuur so goed leer ken. En jy het ook jy het al 'n beleid van total candor. So jy mag vir jou baas en jy moet asseblief vir jou baas sê jy's nou 'n bietjie van 'n asshole. Yes. Mooi taal gebruik. Ek kan nie nou dink aan 'n mooi woord vir asshole nie, maar jy kan vir hom sê ek dink jy mis die punt heeltemal en hier's my redes en hy mag dit nie teen jou hou nie. Okay. So dit is sulke verskriklik interessante goedes en ek hou baie daarvan en ek het dit baie goed leer ken en ek het dit toegepas en ek het weer die boek gelees nadat ons verhouding verinnig en ek weer die boek gaan lees net om hulle beter te verstaan. En ek kan die voordeel daarvan sien in hulle besigheidsmodel. Sure. Die respek wat hulle vir mense wat ek was dit nie gewoond nie. Jy weet van jy word letterlik om wat het toegedraai, jy is hulle kosbaarste bebate vir die tyd wat jy hierdie fliek maak. En hulle sê dit ook, want jy hanteer ons reputasie. Dit wat as hierdie fliek klaar is op ons skerms gaan wees, jy is verantwoordelik daarvoor en natuurlik moet ons jou mooi hanteer. Ja. Dis ongelooflik. Nou wat fantasties is. So ek wil nou nie 'n aanname maak nie, maar ek kry die idee dat jou kreatiewe industrie en goeders omdat die ouens nou daar's altyd maar emosionele komponent, nê. So daar's hierdie ekstreme. Hulle is onder druk en hulle het ook klein begrotings en al sulke goedes, jy weet so. Wel nou nie, ek bedoel daar is redes, jy weet. Ja. En dit is maar charity, jy weet, so daar is 'n kultuur gevestig at the top wat nie noodwendig in ander maatskappye so is. So charity starts at home, jy weet. En as die hoof van 'n organisasie dit nie neerlê nie, gaan dit nie gebeur nie. Dan kan jy nie die ander mense kwaadlik neem dat dit nie gebeur nie. Ja. So en dit is net vir my ek bedoel ek het 'n kaartjie gekry van die CEO. Ek weet elkeen van ons bestuurders 'n groot geskenkpak, maar met 'n kaartjie van die CEO van Netflix wat in Amerika sit om te sê baie dankie, ons is trots op julle. Yes. Trots om die ding na die skerm te trek. Dis ongelooflik. Ek kry hoendervleis. Dis ongelooflik. Dit is dis ongeken. Okay, so hierso ek wil sê dis iets van Netflix wat ek dink die ou op straat nie noodwendig bewus is van hoe hulle te werk gaan met om besigheid te doen nie. Hoe lyk die geld, jy weet in terme van jy het nou gesê hulle het vir hulle 6 miljoen gegee om oor te skiet. So stoot hulle al die geld vir die movie? Hoe lyk daai finansiering van die fliek? Kyk, dit is maar 'n commission. Dit is maar 'n commission ding. So wat is die begroting? Hier is dit. Jy mag 10% daarvan vat as 'n producing fee, maar dan is dit klaar. Okay. So hulle dra die risiko en soos Out of the Hunter was ons nou byvoorbeeld 50 Amerikaanse sent sou kry vir elke view. Dan het ek nou seker in Mauritius al gesit. Het jy nie tyd gehad om te interview? Daar's nie wifi op die strand nie.
Jy ken die grapie van die man wat by die huis inhardloop en vir sy vrou sê, pack your bags, I've won the lottery. En sy sê, fantasties, waarheen gaan ons berg of sê toe, hy sê, ek gee nie om nie, pak net en maak wat jy wegkom. Uit is jy. Dit is regtig net 'n grappie, my vrou van ek kon net van haar. Maar nietemin, ja, so hulle het 'n begroting en jy vat jou gedeelte en dis klaar. Jy weet, soos byvoorbeeld selfs die ekstra geld wat hulle vir ons gegee het, ons kan nie 'n deel daarvan kry nie. En so as dit 'n miljoen rand is, dan jy 100 000 rand joune en jy moet jou geld maak uit die 100 000 rand uit. Dis reg, dis jou fooi en dis klaar. So dan is dit nou sleg as 'n fliek nou so goed doen dat wow, die liefde word nie gedeel nie, maar hulle het nou weer die risiko gevat in die begin. Maar hulle het die risiko gedra en dit is 'n gesonde besigheidsmodel. Kyk, dis waaroor die staking in Amerika nou vir so lank gegaan het. Was presies oor dit. Ek sien. Almal sê en waarskynlik gaan hulle dit daar anders doen om te sê okay, selfs Netflix as 'n fliek goed doen, dan gaan daar 'n back-end deal wees. Weet? Maar ja, dit is nie regverdig dat 'n uitgewer of 'n platform moet deel in die wins, maar in die verlies kan hy nie verhaal nie. Ja, ek wil sê dis weer daai is kapitalisme wat die ouens wil herdefinieer of selfs entrepreneurskap. Entrepreneur, hy mag die Porsche ry want hy het al die risiko gevat of hy het op beskuit en water geleef vir 3 jaar om hierdie ding op te bou. Jy weet, so dit is hy verdien die gros van die vleis. Absoluut, ja. So as 'n besigheidsman is dit vir my, ek stem nie altyd saam met al die stakings nie, maar ek ken ook genoeg akteurs hier's van ons senior akteurs in hierdie land wat letterlik in mense se buitekamers bly. So. Weet, want ja, natuurlik het hulle nie goed met geld gewerk waarskynlik toe hulle op hulle piek was nie, want daar was niemand wat hulle geleer het nie, hulle is kunstenaars. Maar weet toe hulle uitgedien is hulle weggegooi en hulle goed word weer en weer gewys, hulle kry nie 'n sent. Kry nie 'n sent. Ja. Is daar dink jy dit sal erns sal daar hervorming kom in veral die Suid-Afrikaanse industrie in daai opsig? Daar is baie druk om dit en ons probeer dit regstel. Weet ons het nie kan nie met 'n Netflix ding vir enige akteur sê, "Wie as dit goed doen, gee ek vir jou ekstra nie." Dis nie die model nie. Ja. Maar ons het tog maar het ek met van ons vorige flieks het ek back-end deals aangebied met Klein Karoo het ek Hytjie en Donnelly was nou twee wat vir jou sou sê nog nooit ooit het iemand agterna alles verby was my gesê hoor hier's vir jou nog 50,000 rand. Sure. Ja. En ons het dit daar gedoen en ek wou dit graag doen. Ek het toe net van daar af was nog nooit weer een keer haalbaar nie. In die tyd dat ons kyk was stad doen, dit het nooit eers op die groot skerm uitgekom nie, dis direk TV toe, want dit was na COVID se tyd wat teaters toe was. En selfs nou, vir enige local fliek om op groot skerm uit te kom is selfmoord. Want jou koste om daar te kry is meer as wat jy gaan verdien daai. Yes. Sure, baie interessant. Ek weet nie hoe cinema veral in Suid-Afrika maar selfs wêreldwyd se toekoms nie, maar ek dink nie dis rooskleurig nie. Ek wil sê cinema is sit in die sitkamer. Ek het 1 jaar ek het 1 jaar aan Londen. Ek dink dit was 2006. Toe sê ek ons het probeer intap op 'n jonger mark. Ek was in die sonbril-industrie. En ek gaan woon is 'n tipe van 'n gaming seminar by waar die ouens wat wild in gaming en goed opry die maatskappye, ek dink was PlayStation, Sony en daai lot. Ek wil 'n bietjie my kop om die teikenmark kry en ek stap by die plek in en toe ek instap sê ek vir hulle maar kom agter, dit lyk vir my gemaklik posh hierso vir 'n gaming tipe van jy weet jong mens ding. Ek weet nie kom jy al die ouens so smart lyk nie en die vrou sê toe, nee, wat's my naam? Ek sê, nee, is Jacques Wassan. En sy sê, you're not on the list, but it's not a problem. Weet onmiddellik, dit moet hulle fout wees. In elk geval, ek gaan sit daar en op die stage sit die CEO van Vodafone. Ek dink op baie stadium was dit Orange. Sit al hierdie telco executives daar en ek besef, ek sien die bly die verkeerde kamer. Nou wil ek opspring en uithardloop en ek dink, kom ek sit net, jy weet, vir die eerste sessie. En die ouens begin praat oor mobile technologies. Weet, ons praat nou 2006. Nou hier weet
ek dink ek het nog 'n BlackBerry gehad wat net e-mails kon stuur en ontvang. En op 'n stadium kom 'n ou op en hy sê toe van, weet, julle gaan nou aan hieroor, hy sê, niemand van julle het gepraat oor, hy was 'n futurist, niemand van julle praat oor die tegnologie in jou TV nie. Jy weet, daar was nog nie smart TV's nie, maar dis die TV gaan die cinema word. Dis waar jy gaan koop, dis waar jy pause, jy weet, jou live shopping, en ek bedoel, dis 'n realiteit. Jy weet, ek bedoel, ek dink selfs nou met VR en daai dinge, VR dink ek gaan jy weet, jy gaan in die film set, weet, jy gaan daar staan, nee, en amper saam hardloop daar in die film, so dit dank aan jou TV. Hoorie, maar ek wil jou gou op daai punt hierdie stukkie vertel. So gisterand het, soos ek nou net gesê het, is Camille en Teshow gegaan, ons kom huis toe, maar dis nou, hy was baie moeg, want hy is al 3 uur laasnag uit, of vorige dag uit Harry Smith uit, om in Johannesburg toe kom 'n vliegtuig te kry, en so ons kom so 11:30 by die huis, maar toe, dan kry ons nou half daai tweede asem, ons begin oor AI te praat, en dit en dit en dat, en weet, die feit dat daar nie meer series is, wat jy na die shows kan verkoop nie, en hy sê toe vir my, hoorie, ek wil vir julle hierdie wys, ek weet ons is nou almal vaak, maar julle moet hierdie sien. Hy sê hy onthou 'n Wennou gedig toe hy op skool was, hy het gedink hy wen elke, as daar 'n gedig of 'n storie geskryf word, is hy wen, hy sal dit altyd wen, en hy sê hierdie een dag wen een van sy maats om loshande met die gedig wat ek skryf. Hy sê, en nou die dag toe hy soek nuwe musiek, en hy bel die ou, hy het nog dan kontak met hom. Hy sê, hoorie, daai gedig wat jy my mee gewen het, en daai klas in standaard 9 of wat ook al, het jy nog die gedig, want hy onthou dis 'n besonderse ding. Hy sê, hy kry toe die gedig, hy gee dit toe vir 'n ander vriend van hom, wat met AI, of hy het dit net vir hom gelees, en die ou sê, sal jy vir my daai gedig stuur? Hy voer toe die gedig vir AI, en hy sê, vat hierdie gedig, en sing dit vir my romanties. My hemel. Binne 5 minute stuur hy vir Chris 6 versions terug in verskillende style van daai gedig, wat hy toe nou vir ons speel. Dit is soos 'n komposisie of note. Oh my goodness. Dit is met musiek, met instrumente wat nie bestaan nie, met stemme en oktawe wat nie, jy het dit nie vir hom gegee nie, jy het net vir hom die styl gegee. Ja. En die gedig vir hom gegee, en sê, sing daai vir my. Dit is, so waar dit gaan eindig, is, hy sê so, een van die dae gaan jy jou eie goed, en ek dink nie so nie, want weet, mense wil live voor daai kunstenaar staan, maar niks is meer onmoontlik nie, van, ek het hierdie oulike gedig geskryf, of ek het hierdie Sheila Cousins gedig, ek wil daarna luister, hoe gaan dit klink as ek Chris Chameleon tipe ou dit sing. Ja. Dit is 2 minute later kan jy dit luister. Ja, dit is ongelooflik, en ek dink, ek het gister, ek praat met my prokureur, jy weet, ons het nou natuurlik, dis hy ChatGPT en die val die 4.0 wat jy die GPT skryf, jy weet, jy help hom dink en om sekere stappe te neem, en ek sê toe vir hom, ek weet, die realiteit is, ons gaan, ons beweeg in 'n era in van, wat ons moet begin, die skillset wat, is nie om byvoorbeeld content te skep, of om die song te skep nie, dit is, jy moet verstaan, jy moet anders leer dink oor hoe gebruik jy die tegnologie, watse tegnologie moet jy gebruik om hierdie liedjie of ding te skep, en dan sit weer, hoe interpreteer jy dit? So vir my is dit uit 'n kunstige oogpunt, is die interpretasie, ek vat dit en ek sing dit op my manier, ek interpreteer dit, of ek vat hierdie inligting en ek bou my strategie om hierdie data, jy weet, en so ons ek glo daar is nog steeds plek vir elke kreatiewe ou, jy gaan nou net jy gaan op 'n ander manier execute op het, maar jy gaan nie tyd hoef te mors om, ek wil sê die creative proses gaan anders lyk, jy hoef nie meer die gedig uit te dink nie. Die beginsel van Who Moved My Cheese. Yes. En jy seker vertel dat. Absoluut, yes. Ja, kragtige boek. Ja, dis baie interessant. Kom spring oor na die lodges toe. Kom ons praat toerisme. Jy weet, ek sou sê, ek dink baie ons weet dat seker ons grootste werkskepingsgeleentheid wat net vir een of ander rede, ek weet nie traksie kry nie. Okay, ek neem aan dit help nie as jy 'n Britse sokkerspan wil gaan sponsor met as deel van jou toerisme strategie nie. Maar wat gaan aan, jy weet, met toerisme en
ek bedoel julle lodges is high level lodges en ek aanvaar ook, ek bedoel dis 'n hele paar rand per nag wat julle in staat stel om daai 5-ster entertainment te deliver, nee, maar die margins is daar, so jy beter deliver. Maar ja, wat gaan aan daar? Gee ons 'n snapshot van toerisme, high level toerisme in die Bosveld en so aan. Ons het geglo en vertrou dat, jy weet, na COVID, my vrou toe, jy weet, in daai COVID tyd wat jy alles tot stilstand gekom het. Jy weet, en jy kan nie glo wat jou getref het nie. Jy weet, jy het nog verlede maand 'n lodge gehad wat naby aan 1 miljoen rand op 'n bottom line kon sit as dit goed gaan. Yes. En skielik daar niks, jy verloor nou elke maand 1 miljoen rand. Jy weet, want met overheads wat ongelukkig met daai high-end tipe goed skrikwekkend hoog is. Ja, jy weet, ja. en nie vir 'n ou 10,000 rand 'n nag laat betaal en jy weet, en hy moet sukkel nie. So daar's, maar dit skep werk op sigself. So dit was, weet, toe my vrou toe vir my sê, man, ek sê ons verklaar nou dat na COVID kan jy terugkyk en sê dit gaan nou beter as voor COVID. En ek gedink, dankie dat jy so agter my staan en my bemoedig, maar I don't see that. Ja. En ek kan regtig sê ons is op 'n punt dat dit gaan beter as voor COVID. Pragtig. Ek dink 'n groot deel daarvan is, jy weet, jy het so lean and mean geskaal van aan jou manier hoe jy besigheid doen. Jy weet, toe die grense begin oopgaan, maar dit het, jy weet, aanvanklik het dit nie 'n verskil gemaak nie, want mense was nog steeds huiwerig om te reis. Ja. Mense het nie so op 'n vliegtuig. Ek onthou, man, dan wil ek nie Johannesburg, ek kan nou Johannesburg toe gaan, maar ek weet nie, ek sin 'n wat van ek wil nie. Weet? En dit het definitief in toerisme wêreldwyd ook gebeur. Jy weet, van mense is so half uit dit uit. Weet, en dan is die redes wat in die groot klok gaan word, ja, maar onthou mense is onderdruk, hulle het nou nie geld nie en no. Ja. Ek dink nie dit was dit nie, maar toe die momentum kom. Ja, dit is ek dink mense het 'n ander mindset oor dit. Ek dink hulle het 'n mindset van die lewe is kort. Ons moet dit maak gebeur terwyl dit kan. Ja. So dit is definitief so. Maar ons het byvoorbeeld nou, ek dink daar seker wel as ek nou na my 2 goeders kyk, daar bo in die bos, Hoedspruit wat tog maar die, ek weet as iemand Suid-Afrika toe kom, wil hy definitief. Ek sê dis waar die ouens en is alles daar bo. En hy wil in Kaapstad wees. Yes. Nou dit was altyd so, maar jy dan weet die meeste van die mense het dan ook Gardenwood gedoen en hulle wou die torings in Soweto uitklim. Ek dink dit het baie verander. Die goed wat ek nou sien is mense land in Kaapstad, doen hulle ding hierso, doen nog die wynlande, klim op 'n vliegtuig, gaan bos toe, vlieg weg. Ek sien. Ek persoonlik dink dit is waar die toekoms na heen op pad is. Jy weet, ek wil lande sien. Meer as ooit tevore wil ek lande sien voor 'n nuwe COVID ons tref, maar ek moet dit kort en kragtig. Dis baie interessant want dis altyd daai en ek wil amper sê dis daai FOMO, ek het fear of missing out wanneer dit by 'n land kom. Dis soos maar nou besef ek maar ek het nou Italië toe gaan, maar jy nou noorde Italië versus suide van Italië. Dis 2 verskillende wêrelde, maar ek was nou in Rome, maar weet jy wat, dalk met kom ons gepop eerder Kopenhagen toe. Jy weet, so jy wil eerder meer sien in 'n bietjie, ek wil sê 'n bietjie van meer as wat jy nou 3 trips in een land gaan spandeer. Ja. So ek dalk normaliseer dit, dalk sê ek heeltemal verkeerd, maar ek het dit net in ons besprekingspatroon gesien. Net mense kom en dan sien hulle is net in die 2 streke. Maar voorheen het jy uitgebrei dit, weet, en ek sien dit aan my Oudtshoorn Lodge, gaan dit baie minder goed mee as voorheen. Maar dit is klein, dit is fyn, dit is 'n familieplaas wat ons omskep het, dit is lae overhead, dit is 'n lifestyle ding, is weet, so en weet hy is nie daar om geld te maak, hy is daar om te geniet en om vir werk te skep en om vir mense die mooi deel van die Swartberge en die Kangrotte te wys. So, maar ek dink definitief daar's 'n verandering in patroon, maar ten spyte want op 'n stadium was misdaad 'n groot kopsewende bekommernis en dit is seker nog steeds so, maar dit keer gelukkig nie mense om te toer nie. Hulle toer is miskien smarter en dis waarskynlik ook hoekom hulle nie meer sommer in 'n kar klim nie. Natuurlik is daar die uitsonderings, daar's
die second time en die third time visitors waarvan nou dan gelukkig baie is, Ja, wat dan nou daai goeders doen. yes. Weet wat sê, okay, ek het nou nie Lazy Garden moet gedoen nie en ek gaan dit nou doen en hulle sal altyd daar wees en baie mense wat afgetree het of wat baie vermoënd is, het huise in die Kaap en hulle kom eenmal 'n jaar hiernatoe, bring familie saam en natuurlik is hulle jou teikenmark vir daai tipe goeders. Maar die eerste of first time comer doen net daai die twee streke en dit het ek met al my nuwe agente gesien. Dis baie interessant. En hoe lyk julle salesproses in terme van om ek wil sê daai spreekwoordelike bus vol te hou? Ja, so die groot toergroepe is baie minder. Jy weet, mense het baie meer wat tendens ontwikkel om online te boek, self te boek. Okay. Nie meer wat travel agent te boek nie, minder die tour operator te boek. Hulle bestaan nog, verseker, maar in baie klein hoeveelhede, baie kleiner groepe. So my fokus op hierdie stadium, ek het 'n agent in Suid-Amerika, ek het 'n agent in Londen, ek het 'n agent in Amerika, ek het 'n agent in Australië wat die markte daar vir my diens. En ek dink 50% van ons besigheid het aanlyn besigheid geraak. Voorheen was dit 10%. Pragtig. So 50% is mense wat direk boek, aanlyn boek, op hulle eie kom. My magies. Ja, so daarmee sê ek nie die ding van tour operators en travel agents is uitgedien nie, glad nie. Weet hulle moet maar net ook die manier verander hoe hulle dit doen. Ja. Weet so die bus in die ou dae, onthou ek by Swartberg Country Man, daar het omtrent altyd 'n bus gestaan. Dis nou die uitsondering as daar 'n bus staan. So dit is nou weer om terug te kom na jou punt toe van om jou teikenmark te verstaan. So waar jy nou histories van agente, dis die model en ek aanvaar hulle vat 'n kat van die sales. Nou sny die ouens die middelman uit, maar nou begin die digitale bemarking krities raak om seker te maak jy kom by die regte teikenmark uit. En om het reg te bestuur, want nou sit jy skielik met 'n scenario, nou daar's 'n tydverskil, tydsone verskil. Daai ou sit op sy Saterdagmiddag, hy is nou lus vir vakansie, maar ons slaap al almal. So die ou wat 'n 24 uur antwoorddiens het of vir reservations het, hy gaan die boeking kry. Ja. Dan moet jy ewe skielik, wow, okay, ek kan nie nou net 'n besigheidshuur of hy moet direk kan boek, aanlyn kan, so my reservation system moet van so aan wees. Hy moet daar kan boek en antwoord kry sonder dat 'n mens involved is. So dit is nou en dit meng in met jou filosofie van waar is jou persoonlike aandag, jou persoonlike kontak, jy weet, want jy verkoop baie keer aan 'n ou iets wat hy nie sou gekoop het nie, net omdat daar 'n persoonlike kontak is, jy weet. Want daai het 'n interessante vraag, jy weet, maar hulle kom nou eers die aand daaraan en dan kan jy daai vrese van hom besweer, jy weet, of ons kom al jou by die lughawe, moenie worry nie, jy moenie vorige aand liewer in Johannesburg oorslaap op 'n Kaapstad van waar of jy ook al vlieg en dan weet, so dit is goed wat 'n webwerf moeilik antwoord kommunikeer, ja. Maar dis nou weer waar AI inkom met hierdie bots, nee, wat soos 'n mens gesels, nee, so dis nou weer die lekker ding van die game. Absoluut, ja, so daarmee is ons besig, glo my. Daar is ons is besig met groot goeders daar om dit te vermaak. En in terme van dit ek het snaaks so ek het nou die dag 'n gesprek oor een van die lodges daar bo in Hoedspruit, weet ek sê altyd so 6 ster lodges, nê, julle almal enige lodge wat R10,000 plus 'n nag kos hy kan maar 6 ster wees, geklassifiseer wees. Dit voel vir my daai soos 'n best kept secret. En ek kry ook die idee, ek dink die dollars bly, jy weet, die ou betaal daar, bly in die rekening. Maar ja, dit is 'n interessante ding, jy weet, ek sal nou byvoorbeeld baie keer vir plaaslike mense, want Kaapenaars het mos nou nooit weet, dit is mos nou maar die ouens wat nie op die Ossewaans wou klim en oor die berge trek destyds nie. So ek spot hulle altyd daarmee, en baie van hulle was nog nooit in die Wildtuin nie. Hulle was al in elke Europese land, maar was nog nie in die Wildtuin nie. En dan sê ek nou, hoorie, maar vir julle gee ek 50% afslag. Yes. Weet? Nee, dis nog steeds te duur, maar dan sê ek, okay, kom ons dink nou mooi hieroor. Daai R5,000 gee nou vir jou,
kom ons vat die luxe hotelkamer waarin jy gaan bly met alles wat jy nodig het, vat ons hom weg. Dan kry jy 'n ontbyt, jy kry 'n middagete, jy kry 'n aandete en jy kry 2 game drives en ons kom haal jou by die lughawe. Begin dit aftrek van daai 5000 want dan bly jy amper verniet. Ek wou sê is 'n bargain. Ja. Dis 'n bargain, jy weet. Maar so mense het nie so dis 'n best kept secret want hulle weet nie eens wat hulle mis nie. Jy weet die ou oorsee wat in Amerika sit, dis so op sy emmerskop lys Yes. dat hy spaar religiously want dis die grootste ding wat hy wil doen. Weet hy wil in die Big 5. Hierso is dit binne ons bereik, maar ons is so ek gaan my hand opsteek. Ek is skuldig. So ek het 4,5 jaar in die Kaap gebly. En in my 4de jaar kom een van my goeie hartsvriende, hy's 'n geoloog, hy bedank, hy's nou gatvol, hy gaan 'n sabbatical vat vir 2 maande in die Kaap en hy's Desember loop hy nou daar rond, hy's op Clifton, nou bel hy my en sê hy vir my, luister, hoekom gaan klim ons nie Tafelberg saam nie? In my 4de jaar, toe sê ek vir hom, ja, hoekom nie? Dis ek die eerste keer in my lewe Tafelberg gaan klim. Toe bly ek al 4 jaar in Kaapstad. Jy weet so mense is 'n snaakse ding en 'n lui ding. Maar ek dink veral as hy so reg voor jou is. Ek sê dat jy vat dit van selfsprekend, nee. Ja. Dis hy bewe wat jy nooit voor kuier nie, die dag as hulle trek, dan dink jy, ja, is eintlik mense. Ek dink die jonger geslag het beter geraak as my geslag, want ek was ook baie aan sulke goed skuldig, maar my seun, as we speak, is hy besig om die 13 peaks te klim. So dis die 13 hoogste pieke van Lions Leeukop af, reg rondom, en dis nou die tweede keer wat hy dit doen, jy weet, Yes. en die vraag is, hoekom doen julle dit, want dit is daar om te doen, Ja, jy weet, hoe kan ons dit gebruik. So en ek al hoe meer met goed, die jong mense inspireer my verskriklik, en dis ook hoekom ek daarvan hou om jong mense aan te stel. Jy weet, daai tipe goed, ek het altyd die jongste PI wat ek kan stel ek aan, jy weet ek hou daarvan, want hulle bring energie wat maklik verlore kan raak met ondervinding. Ja, en net 'n vars perspektief. Ek soos my laaitie word 17. Ek verstaan nie aldag hoe sy brein werk nie, maar dit challenge my, jy weet. Ja, en dit is wonderlik dat dit jou challenge. Ja. So. Kobus, dit is nou fantastiese gesprek gewees, hoor. Ek het dit nou so geniet. Inspirerende storie, hoor. En ek kan net weer eens sê, wel gedaan, man. Dit is baie indrukwekkend. Nee, baie dankie. Ons kan nog baie sulke gesprekke hê, en dit is wat wonderlik is van die lewe. Jy kan hom leef of hy kan by jou verbygaan. Absoluut. Hoorie, dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit opreg. Ek hoop daai Heart of the Hunter gaan net tel spoed op. Baie dankie. Ja, Netflix is nou so gaaf. Ons het nou eenmal 'n week nou 'n nuwe bemarkingsstrategie in plek om te kyk hoe lank kan ons hom daarbo hou. Yes. Jy weet, yes. Dit is lekker. Dis mos nou is 'n droompartner. Ja, nee, absoluut. Maar net vir hulle sê hulle moet so 10 sent deel op 'n view of iets. Hulle moet nou. Dankie Kobus. Dankie Jacques, mooi bly. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.